So waar praat ons vandag? Ek het geskiem, daar's deesdae is daar 'n groot, daar's nie meer baie cool movies nie. Soos daar kom nog steeds baie movies uit, maar die vast majority sak. Maar dit voel vir my oor die laaste paar maande of jaar of wat ook al was daar nou 'n paar flieks wat uitgekom het wat actually die moeite werd was om te kyk. Maar toe ek gedink ons kan net praat oor Movies in general. So, cool. My eerste vraag sal wees, wat is die laaste fliek wat jy gekyk het? Nie of hy goed of hy sleg was nie, net wat was letterlik die laaste movie wat jy gekyk het? My laaste movie wat ek gekyk het was Disclosure Day. Okay, die een wat jy gegaan het na die actual movies. Ja, ek dink ek het alweer 'n movie intussen gekyk, soos 'n Hollywood tipe movie of iets. Ja. Maar ek meen, deesdae tel Netflix en ander streaming services seker ook. Ek kyk min movies. Nou, ons kyk eintlik nooit movies nie, maar gisterand gaan ons op 'n binge vir die nuwe Spider-Man. So, ek is nie moerse Marvel fan nie. Soos ek weet nie, daar's iets vir partykeer van die superhero stuff wat ek het soos okay. Daar sal vir dieselfde ding gebeur, maar ons het gisterand die laaste een gekyk, wat is dit? No Way Home. Dink ek is die laaste Spider-Man. Nie die heel nuutste een wat nou in die movies is nie. Ja, daar's een nou in die cinema. Ja, maar dis hoekom want sodra dit uitkom om my vrou die nuwe een kyk. So toe het ons die nuutste Spider-Man, die laaste een wat uit is, gekyk gisterand. Hoe was dit? Ek moet sê dit was nogal goed. Dit is goed. Ek het wel so begin my vrou haat dit om saam my movies te kyk, want ek raak altyd aan die slaap. Maar ek moet sê dit was goed geweest. Maar dis weer eens, dis vir my net, dis partykeer 'n bietjie out there. Dis net, ek sukkel partykeer met die super fiction stuff. Dit voel vir my, ek verstaan 100% dit is soos, ek kan net vir Hulk soveel keer deur 'n gebou sien gaan, en dan staan hy net op en hy is fine. Okay, like, daar moet 'n ander manier wees wat julle my engaged kan hou in hierdie storie as om vir Hulk weer deur 'n gebou te gooi. Exactly. Ja, dis soos, ek het partykeer daai Walking Dead mentality met sulke goed, soos byvoorbeeld, soos Walking Dead is dit, run away from the zombies, kom by 'n camp aan, raak spot, zombies kom in, skry 'n nuwe camp. Ja. Dis hoe dit aangaan. En dis met so superhero stuff is dit vir my al. Dit raak baie predictable ek, jy weet. Daar's altyd een of ander hot chick en wat verlief raak op Spider-Man. Dis die plot, yes. Dis min of meer dieselfde. Save the world, kom terug, nuwe villain is born. Ja, exactly. Maar well, each its own, maar ja. Ek meen dit, obviously, dit verkoop kaartjies. Ja, 100%. Ek wonder wat as die grouse nou honderde miljoene spandeer om die goed te maak as niemand kyk te advertise as hulle niemand dit gaan kyk het nie. Ja. Wat was die eerste movie wat jy gekyk het waar jy iets gevoel het wat dit was meer as net 'n movie kyk, jy weet, dit was soos jy het geïnterpret dat hierdie is soos 'n artvorm wat jou op 'n amper emotional level nie hartseer of happy. Ek kan onthou soos om vir julle 'n voorbeeld te gee, toe ek The Matrix die eerste keer gekyk. Ek kan onthou het ek soos huis toe geloop en ek was soos amped up geweest. Ek was soos as ek nou moet fight, gaan ek iemand bliksem. Daai tipe respons uit jou Ek dink een van die eerste movies vir my wat so memorable was, wat ek so goed kan onthou, want dit het so moerse impak op my gemaak, was die heel eerste Clash of the Titans movie. Ek het hoeveel dit gekry, old school. Ek het dit nog nooit gekyk. Ja, dit kan highly recommend. Ja, ek het hom direk terug weer gekyk. Dit is eintlik funny want die sulke stop motion, ja, dis 'n baie ou movie, maar ja, dit was iets wat vir my baie memorable was, en ek dink 'n ander fliek wat my
Dit is soos 1960s gewees. Ja, dis 'n ou movie. Ja, die fliek is ouer Is as dit ook ek, soos hierdie, dis nog soos hierdie... Greek mythology. Ja, okay, ek hoor dit. Ja, die storie is dieselfde. Okay, Medusa wat die mense in pilare Verstaan. verander en die storie Okay, is cool. dieselfde as die modern een, maar dit is die original movie. Okay, cool. Maar om jou vraag eintlik te beantwoord, jy weet 'n movie wat wat my laat strange voel het en goed was Fight Club geweest. Die eerste keer toe ek dit gekyk het, ek het dit in die cinema gaan kyk. Saam met een van my buddies. Ek sal nooit vergeet in Colonnade, nee, een van my beste buddies. Toe was jy seker soos einde hoërskool gewees. Ja, as die fliek uitgekom het, ek kan nie onthou wat se jaar dit was nie, want dit is Ek dink ek rukkie was terug. standaard 7, standaard 6 of standaard 7 of iets. Ja, ek dink ek was dalk net uit die skool uit, miskien miskien na rond. Maar ons het nog gaan Spur gesit daar in Colonnade en 'n paar glase wyn gedrink, want ons gaan na hierdie movie kyk en toe het ons die movie gekyk en ek kan onthou toe ons daar uitstap, hoe weird was dit? Hoe weird het ek gevoel? Dit was 'n fucking weird movie for some reason. Eers gelyk het jy 'n bietjie anders gevoel oor society as a whole. Ja, ek het weird gevoel. Ek en hy albei ons stap al uit. Ons het nie eintlik gepraat nie. Ons is albei soos thinking in deep in thought en ja, dit was 'n dit is ook iets wat ek kan onthou van 'n fliek wat my laat strange voel het. Dis een van my favourite. Dit is beter nou nog, ek het hom op DVD. Ja. En as ek nie kan slaap nie, is dit ek sal op die bank gaan lê in die televisiekamer en dan sit ek Fight Club aan. Ja. Soos ek het daai fliek al honderde Ek dink ek het nog gekyk hier. Ja. Soos ek het ons so baie gehoor daarvan, maar ek dink dit nie, ek het nog gekyk. So hulle het Dis Edward Norton se beste. dit het nie so goed perform in die cinemas nie, Ja. want dit het baie kritieks het gesê dis te violent en fucked up en Yes, whatever. I disagree. Dit is 'n great movie. Ja, Maar baie toe goed. hulle was by een of ander filmfestival gewees of iets. Toe sê Edward Norton vir Brad Pitt, dis soos vir hom hilarious hoe baie kak mense praat oor hierdie fliek en dit is die beste fliek waarna hy nog ooit was. Yes, dit was brilliant. Dis ek Edward sal dit Norton kyk. was in daai fliek was hy fenomenaal. Ek gaan dit Hy's 'n net goeie kyk. acteur, maar daar in daai fliek wys hy Almal wat in daai fliek is baie goed. dis my Even favourite Meatloaf. director ook. Even Meatloaf. Ja, Meatloaf is great. Helena Bonham Carter is brilliant. Brad Pitt is brilliant. Baie goed. Jared Leto, O ja, Jared Leto speel ook. ja. Ja, ek sal definitief Selfs die klein aanbeveel. rol wat hy speel is soos heavy goed. En ek het nou die dag het ek 'n ding iewers van dit gesien. Dit is actually based op 'n ander ou se lewe, nê? Nee? Dat die Dit is Gedeeltelik. 'n boek deur Chuck Palahniuk. Fight Club. En daar's 'n sequel en 'n derde een ook, maar die sequel tot die boek was 'n comic boek geweest. En die derde een was en die storie het nie so lekker gehou toe hy dit probeer verder vat het nie. Ja. Maar daai eerste deel was 'n boek geweest. Ek weet nie of dit based is. Hy het 'n baie weird die skrywer van die boek het 'n baie sy pa was fucking obviously nie reg nie. As jy die movie kyk en jy weet dit, wie ook al oor hierdie shit uitdink is 'n bietjie gebrek. Anti-capitalism, consumerism, soos commentary op modern society en net die insecurities van 'n man wees. Okay. Daar's soos 'n scene wat ek altyd wat soos terugkom na my toe want nou het hulle al Fight Club begin. So hulle bliksem mekaar nou al vir 'n rukkie Ja. elke week. En weet hy gaan in soos kantoor toe om sy werk te gaan doen met soos 'n Bruises. blou oog en Bloed in sy mond en staf. Ja, en dan sit hy in 'n meeting en dan wys hy soos die bloed in sy mond vir die ander mense. In die boardroom getel, dis En, ridiculous. It's funny. Dan ry hulle klim een aand, hulle is soos besig om hulle loop met baseball bats in die straat af en dan slaan hulle net die voorste ligte van karre wat dan geparkeer is op die straat uit. En dan klim hulle soos op 'n bus. En dan sal CK men underwear advertensies soos in die bus op en dan sê Edward Norton vir die Brad Pitt karakter, sê hy vir hom, "Is that a real man?"
en dan sit nou die ou wat so in sy onderbroekie daar staan. Ja. En dan kyk Brad Pitt so en dan lag hy en dan sê hy so self-improvement is masturbation. Ja, dat is zo. Dis is die hele perspektief Ja, ek is verstaan. soos jy moenie probeer om enigste die huis waarin hulle gaan bly is soos verweer en val uit mekaar uit, maar dit fucking maak nie saak Dit gaan nie jy daaroor nie. lewe. Ja, ja. ja. En Dis dis maak al nie. wat saak maak, is die feit dat jy nog Jy's nog lewendig. soos lewendig is en dat jy nie stagneer en net val in 'n routine in. En deel is van 'n community. Daar's baie dink ek dieper meaning in die movie. Ja, ek die sal boodskap definitief van- wel kyk. Ja, it's Ek moet dit worth kyk. the watch. Ja, Ja, kan highly dis al recommend. wild. Maar wat is jou movie wat Ja. Ek dink so ek is nogal ek like hierdie soos free sports tipe goed. En wat is daai daar's 2 movies al van dit uit, maar nou kan ek hierdie naam onthou. free sport? Ja, soos byvoorbeeld hoe kan ek sê, jy weet soos freestyle motorbikes, Wow. base jumping, jy Wow, weet soos wow. so sulke tipe goed. Yes. En wat daar's Extreme stuff. meer extreme sport. Ja. En Wat is individuals gewoonlik doen. Ja. En wat is daai so ek kan nou nie die naam van die movie onthou nie, maar basically die konsep is so hierdie ouens gee terug aan die aarde. So hulle byvoorbeeld sal hulle sal geld steel en dan drop hulle al die geld oor soos 'n village van arme mense. Maar hulle doen dan so byvoorbeeld hulle breek in die vliegtuig in, maak die geld los en dan jy weet dan Val drop dit dit daar uit die uit. vliegtuig uit en dan base jump of free dive hulle soos uit die Jesus, like, vliegtuig uit en dan die idee was dan val hulle in die diepste gat en so dis die hoogste dive wat hulle in die aarde in die inval. aarde inval. So dan in die aarde trek hulle wat se naam. En dan Wow. maar ek kan nou net nie die movie wag, ek gaan dit moet kry nou vir julle. Maar dis basically wat die ouens so hulle met die 7 wonders of the world of is so tipe iets, hulle moet die try soos die ding complete. So dit was Ah. soos byvoorbeeld die grootste golf te surf. Klink amper soos Point Break. Point Break. O ja. Dit is, Van Patrick Swayze. Ja, en- so Keanu daar's Reeves. ja en dan Ja, is daar great dan is daar movie. 'n nuwe een. Nou wat uitgekom. Okay. Ja, So ja, dat, hulle het banke geroof dink ek in goed in Point Break. Hulle was bank robbers. Ja. Yes. So Ja. byvoorbeeld in die nuwe ene wat hulle gedoen het, was dit ook half dan so hulle moet al 7 sulke goed complete om nou half terug te gee aan die of 7 of 8 moet Is hulle die nuwe teruggee. movies se naam ook Point Ja, Break? ja. Ook Point Break. Ja, dis 'n ou fliek. Ek Ja, dink ja, Val ja. Kilmer is ook aan, is dit nie? Of nee, dis Heat waarna ek dink. Ja, dis Heat, hoor. Ja. Maar ek dink daar was iets vir my Point van Break net is 'n soos goeie movie. Patrick hoe- Swayze. hoe vry daai Keanu ouens is Reeves, om sulke goed te gaan doen nou. Soos ek voel as jy so iets doen is dit jy moet half death So you accept. like Robin Hood vibes. Ja, sulke tipe stuff. En ek dink as ek nou 'n ander movie ook moet kies, is dit soos byvoorbeeld Joker. Is Wow. hoe ek gevoel het Die na eerste een. Ja, toe jy praat van hoe jy gevoel het na Fight Club, was dit so vir my na Joker. Die OG. Ja. Wat is die ou? Joaquin Phoenix. O, jy bedoel in Dark Knight. Ja, met- nee, nie daai die actual Die Joker movie standalone van Joaquin Phoenix. ja, soos ek dink hoe wat vir my nogal so ek is nogal baie intrigued met die siege en jy weet hoe mense se breins werk. En om te dink hoe daai ou, jy weet soos mense dink altyd die even villain is altyd hierdie ou wat iets soos in die movies is 'n ou wat iets oorgekom het in terme van uit in 'n ook 'n acid bath geval of wat Ja, ook al. ja. Maar daai is 'n ou wat net soos abuse deur sy hele lewe ontvang het en hoe hy dit gechannel het in hierdie super villain en Ja. ek weet nie, dit was net vir my enigiemand kan 'n villain word. Ja, Ek dink dit was my Ek my dink dit siege. is omdat dit comics books is daar's klomp weergawe van The Joker. ja, Maar die een ding van The Joker wat nog altyd deur al sy storielyne getrek het, is niemand weet presies hoekom Hoekom is hy Ja, so is nie? Joker the Joker nie. En die een ding wat Joker nog altyd geseparate het van al die ander supervillains en dis die ding wat die Dark Knight vir die eerste keer so mooi uitgebeeld het. Is soos vir hom gaan dit nie oor hy wil die leier wees of hy wil al die power hê of wat ook al. Hy wil net die wêreld sien brand. Dis Ja, dis- waaroor dit gaan. ja, hy wel. geniet net
chaos. Ja. Dis wat hy kry daar uit en dis wat hy soek. En hy soek world chaos. Ja, en dis soos hy verstaan dat hy kan nie doen wat hy doen sonder Batman nie. Ja. Ja, hy Vice kort versa. hom, ja. Ja, ja, Hulle ja. kort mekaar. Yes. En dis wat Joker so interessante karakter maak is, sy geskiedenis is very soos niemand weet regtig wat daar aangaan nie. Nee. Maar hy het hierdie kritiese rol. Ja, is nodig Hy is 100% die yin of die yang van die van die twee, ja. twee. Ja, So, dit bring is, balance. En daai Joker movie was Ja, exceptional. daai scene wat hy so by die trappe net, dis soos die iconic wat hy so afkom in Waar hy met die homself vind. Frank Sinatra. Ja. Daai was dit, ek kry eintlik hoendervleis. Dit was Ek net het dit vir nog my. nie gecheck nie. Ja. Ek dink ek het nie, ek kan Dis onthou nie. good, man. Ja, psychological to the max. Soos Ja, dit Ja. dit is op die einde maar 'n psychological thriller. ja, Maar letterlik. Net die manier hoe hulle dit uitgebeur. En Joaquin Phoenix is net so 'n great Ja. actor en hy daai rol het hy Ja, ek so voel 100%. gespeel. So ek dink jy byvoorbeeld, wat is sy naam? Is Heath Ledger. Ja, Heath Ledger. Ek dink Heath Ledger sou die solo, maybe sou hy dit so goed kon doen. Ja, soos- Hy was the Dark Knight. Ja, The ja. Dark Knight. En hy het bietjie meer na die Jack Nicholson version van the Joker gelean waar dit soos ja. Maar hy was in die man- eerste Batman mos. Was dit? Ja. Maar was hy? Wel, hy was nie Nicholson? die eerste een gewees nie, Nee, maar die eerste een was hy Danny in- DeVito. Ja, Danny DeVito Penguin was 'n Man. Penguin gewees, Ja. maar dit was in daai series Yes. wat Jack Nicholson die Joker gespeel het. Ja. Die latere movies. So die eerste Batman movie was Michael Keaton mos en Danny DeVito. Ja, maar Die Danny old DeVito- school ja. shit. Ja. En wat is daai vrou wat Catwoman gespeel het? Halle Berry. Nee, dit was in die George Clooney. Moes die ouer een. Ja. Wel was al so Nicole Kidman? Nicole Kidman gewees. O, Ja. Waar hulle nog soos wys hoe sy haar suit maak en alles. Ja. Nicole Kidman kan maar 'n latex pakkie aantrek. Ek is so right met dit. Ja, Ja. ek het nie Ek het besware nie nie. Daar is goed gespaar in die nie. lewe waar ek complain, maar daar is nou Ja, so tipies daar is nou nie nie een van hulle. Maar dit was Ja. ek dink dit het ook so dis deel van hoekom Batman so popular movies was. Is soos Catwoman was net nog altyd daai super Ja. alluring karakter Ja. gewees, veral omdat sy's hot ou. Daar was nog nooit 'n representation van Catwoman wat Ja, nee. nie soos Ja, wat nie standaard super was hot nie. was nie. Ja, En ja. dit was my met die so op Batman movies, daai een wat die shame, ek voel sleg dat want hy's eintlik 'n baie goeie akteur, maar ek kan nie sy naam onthou nie en nou gaan ek dit sê die Twilight ou Robert Pattinson. Robert O, dis Pattinson. reg, ja, dis Ja. Dis jammer dat hy geclassify word as die Twilight ou want hy het actually al Ja. baie goeie movies gehad. En sy Batman movie was nie vir my bad gewees nie. Wat hy Batman movie ek Ja, nie Ja, nie maar geweet. wat ek nie gelike het daarvan nie is hulle het bietjie te veel in die emo ding Oor soos hierdie donker. O, ek neem aan dink sy nie eens hare ek was het hom swart in die gekyk. movie. Ja, en die ding van die karakter van Batman was hy was hierdie broody of hy is hierdie broody emo Ja. ding, maar nie wanneer hy nie Lives is- Batman is ja. nie. Jy weet wanneer hy die miljonair playboy is, dan is hy so Hierdie super positive. outgoing Ja. en bla bla bla. Ja, figure in society en Ja, en die ander sy Batman fliek, ek laat dit net vir my soos te ver. Maar Hy was die hele was tyd Robert Pattinson Batman? Ja. Daar's so Hy was fucking baie Bruce van hierdie Wayne. movies. Ja, dit is so moeilik om by te hou, Ek weet nie. nee. as Yes man, hy- en hy was soos hy was so emo, hy wou nie eers vir Zoe Kravitz soen wat Catwoman gespeel het. Probably die hotste Catwoman wat Zoe er nog ooit Kravitz. was, ja. Is dit Lenny Kravitz Lenny se? Kravitz se dogter. Hoe is dit? Good grief. Yes. Het jy al Steven Tyler se dogter gesien? Good grief. Ek wonder hoe lyk sy nou. Sy is nog steeds mooi. Ja. Heavy. Yes man, in Lord of the Rings toe sy 11 was. Ja. Dit en Armageddon. Ja, in Armageddon.
Maar dan was ook al daai Aerosmith video wat sy in was crazy. O ja, maar daar was hy toch en daai Alicia Silverstone mos so saam is en dan trek hulle in die winkel dan steel hulle soos klere. Dan trek hulle soos die klere in die aantrekkamertjie aan en alles. Ek onthou toe ek 'n teenager was. Ja, ek is swak vir 'n stukkie Liv Tyler. Ja, dat was goed geweest. Wat was die eerste movie wat julle in cinema gekyk het? Joh, een of ander Disney movie. Ja, ek dink vir my ook. Ek dink ek het probably Lion King sommer maar in IMAX. Ja, ek kan onthou ek het nog by Sterland. Ja, ek was ook by Sterland. Lion King gaan kyk. My eerste movie was, ek dink, was of Batman 1, daai Michael Keaton 1, of Ninja Turtles. Ja, my ma een van die twee. En ons bure, hulle het twee dogtertjies gehad wat soos selfe ouderdom as ek en my broer min of meer was. So elke skoolvakansie, en ek dink dit werk nog steeds so, kom daar soos 'n kids movie. Daai tyd was dit maar altyd Disney geweest. So dan het hulle ons nou elke keer gevat om die Sterland toe. Disney movie. Ja, wel later toe nou Colorado daar nie. Ja, van Montana oopgemaak het. Bestaan Sterland nog? Ek weet nie man, seker. Ja, ek was jare laas in daai gedeelte van die stad hè. Ek het wanneer was dit nie? Ons het altyd met die bus in toe gery. Ja, Sunnyside. Dit was soos ek kan onthou ek het my PlayStation 1 het ek laat chip daar. In Sunnyside. In Sunny Park. By Sunny Park was al so vlooimark tipe. Ja, daar was 'n vlooimark. Ons elke Sondag daar gaan chill. Gegaan om my PlayStation 1 in te gee en dan gaan jy die volgende die Saterdag gegaan dit vir die ou gegee dan gaan jy die Sondag terug dan kan jy jou PlayStation chip laat jy gekop unlimited games. Ja. Dis always 'n lekker gevoel as jy dan net kan unlimited hê. Wat is 'n fliek wat jy love wat almal anders gaan soos what the fuck, hoekom hou jy daarvan? En ek dink vir my is 'n fliek wat baie mense al vir my gesê dat hulle nie heeltemal ook so baie van huis is wat ek daarvan gehou het nie was Natural Born Killers. Dit is 'n great movie. Ja, dude, ek raak Juliette Lewis en Woody Harrelson. Ja. En En Robert Downey Jr. Ja. Hy was 'n fucking nutcase in daai movie. Maar dit ja, is 'n Quentin Tarantino fliek. Okay. Old school movie. Baie violent en goed ook. Ja, mense het nie baie daarvan gehou nie. En net so weird scenes Bonnie and Clyde tipe okay. moord en doodslag. Maar ek weet nie, daai fliek het net met my geresonate van die eerste keer dat ek dit gekyk het. Ja, dit is nie so Bonnie and Clyde in terme van beroof banke nie, dis maar net hierdie couple wat so alle nail net mense, ja. Ja, hulle gaan net op 'n murderous spree. Okay. Ja. Okay, dis baie cool. Ek sal dit like. Kyk. Ja, ek sal Natural Born Killers. Ja, sy is soos hierdie innocent dogtertjie wanneer hy haar ontmoet en dan hy is hierdie fucking office rocker psychopath. En dan raak sy net so smoor verlief op hom. Ja, gaan hulle op hierdie parents was abusive. Ja, en dan unlock hy dit net soos uit haar. Ja. Okay, dis 'n movie wat ook min of meer dieselfde tipe ding was ook 'n Quentin Tarantino movie. Ek dink ja, Quentin Tarantino se movies is 'n hit or a miss dink ek vir baie mense. Maar From Dusk Till Dawn was ook vir my baie goeie movie. Ek het dit geloof. Ja, ek kry min goeie vampire movies en daai een was mooiste vampire seker. Ja, verseker. Tom Cruise en Brad Pitt was daarin geweest. Nee, dis Interview with a Vampire. Dis Interview with a Vampire. Maar From Dusk Till Dawn was die ou van 24 geweest, was dit nie? Ek is nie seker nie. Nee, die fliek is in 2 dele gedeel. Die eerste gedeelte van die fliek is dit gaan oor 'n truckstop wat eintlik 'n vampire plek is en waar hulle die truckers en goed daar doodmaak en hulle turn vampires en goed. Maar die eerste helfte van die fliek is hierdie typical fucking dis maar 'n soos 'n teenage ja, soos dis die heel tipe vibe. Ja, en dan all of a sudden dan as die son ondergaan, en dan is almal nou by hierdie truckstop en dan verander dit in 'n vampire movie en dan is die tweede helfte van die movie is dan wat daar gebeur en okay, dis baie cool. Baie cool. Ja, dis strange movies nie almal hou van sulke tipe het jy al Red State gekyk van Kevin Smith?
Nee. So Kevin Smith hy doen eintlik soos comedies. Hy het Jay and Silent Bob gedoen Ja. en Clerks en daar is so ook very dialogue based, Ja. maar hy het 'n horror movie gedoen, Red State, Ken ek. wat hy soos independently gefund het en baie goeie fliek, maar dit het in dieselfde vibe begin, dus soos hierdie teenagers wat soos horny is en dan kry hulle hierdie prostituut en dit begin daai tipe movie en Ja. ewe skielik is dit net soos nou is hierdie ou in 'n hok. Maar horror movies is gewoonlik honey teenagers. En hulle gaan gewoonlik dood. Die honey teenagers is gewoonlik iemand hulle gatte Die eers. ou wat jy die minste like, Ja. is gewoonlik jy wat eerste kan. Toe ek En dis dit- great. toe ek dit gekyk het die eerste keer, toe het ek immediately gedink aan From Dusk Till Dawn, want dit het my dieselfde, soos dit begin met hierdie heeltemal ander, dit voel heeltemal anders en dan ewe skielik. Jy wag vir die horror om te gebeur. En dan all of a sudden. En wat jy nou? Wat was die vraag nou weer? Ek Die het vraag nou- was, wat is 'n fliek wat jy love? Wat ander baie mense nie- gaan soos Ek het nogal baie min mense voel ek like dit, maar het jy al That Awkward Moment gekyk? So dis van Zac Efron en wat is die dude wat die nuwe soos die Rocky spin-off movie speel? Ek kan ek onthou nie. Nuwe Rocky movies. Ja, soos dis die spin-off van Ja, van die dit Rocky is- movies. Ja, ken nie. Ag, nou kan ek nie naam onthou nie. okay. Maar dis die swart dude wat ook in Avengers gespeel het. Ja, hy was Nou kan ek nie sy naam onthou nie. Is hy 'n swart Rocky? Essentially, Ja, hy is- maar nie. hy is 'n protege tipe. Ja, so ja. hy is die dude teen wie Rocky se pa gefight het. So en toe het sy pa verloor teen Rocky en toe kom hy op as soos die upcoming Ja, die nuwe, maar ek kan nie die naam onthou nie. Ja, dis ook 'n fun. Ah. Soos hulle Ja, dis sy naam of something wat hulle gebruik het as die naam van die fliek, want Rocky is nou obviously is Rocky Balboa gewees. Yes. Dit hulle dieselfde tipe ding, maar ek dink in plaas van dat hulle sy eerste naam gebruik het, hulle sy Sy van- laaste naam. Hoe is die fliek se naam is hier dude se van? Ja. Kyk. Maar dan, dit is set in die Rocky universe en Ja, soos ja. hy nou sê. Ja, hy sê- Daai era van hy het boksers al en 'n goed. chip op sy skouer omdat Rocky sy pa, dit was soos die Sy pa gedefeat het. sy pa geboks het en nou kom hy op en hy is in die soos die nuwe. Ja, want toe kry hy al vir Rocky om hom te train. Yes. Ja, Dit is Dan nou soos die mentor, jy weet hy haat eintlik die ou, maar dan Michael wil die B. ou Jordan. wel soos sy mentor tipe vibe. Is hy nie soos Michael B. Jordan nie? Ja, Michael B. Jordan. Dis die dude, ja, want hy direk nou die nuwe movie wat so hy het basketbal ook gespeel. nee. Maar As hy lang ou, ja, ek ken hom ja. maar that awkward moment is basies hierdie drie dudes wat soos baie goeie pelle is, bly in New York en is al drie single en dan is dit net jy weet dis nou die baie frat boy tipe vibes. Maar en dan op die ou einde ag ek weet nie, is maar die soos half rom-com tipe vibes, maar dis baie meer comedy as wat die romance al. Maar ek weet nie wat dit is van die movie nie. Dis soos byvoorbeeld dit en Friends with Benefits, dis so 'n chick flick. Ashton Kutcher en Nee, Justin Timberlake en Mila Kunis. Sy is ook ongelooflik. Ek het 'n hart op haar gekras op bestaan. Yes, Ja, die nee, van daar dat kry jy sy salt show daar. af al is sy soos Sy's baie mooi. as ek 'n top 3 moet kies, is sy definitief daar. Ja, 100%. saam met Ek dink is iets in daai oë. Hulle het sy net vir ingeval as jy hierdie kyk, hè. Rowan sê dit gebeur. Ons sit hier op vir al die chicks so getrek. Kyk, dis vrouens sê die podcast aan ons kak. Maar ja, ek dink dis my twee. Soos dit is ek is nie iemand wat eintlik seker rom-com goed nie, maar daar's iets van daai humor wat net ek weet nie. Dit steek maar net. Ek het dit ook gekyk. Ek dink ek het dit saam met Laurentie gekyk. Maar ek dink dit was moeilik om my te oortuig en want Mila Kunis is daar en dit is ek soos Ja, dan het so Easy. kom nog gaan 'n scene wees waar sy in haar onderklere iewers staan. Definitief. Ek's in. Ja, Ek's in vir my arm. Take my money. Ons toe ek en een van my beste buddies toe ons jonk was, wel, ons is nog steeds jonk, maar toe ons klein was. Hy het oor kan die pad van my gebly en dan in die oggende dan loop ons soms skool toe.
So hy kom so 10:07 na my toe en dan cruise ons nou saam skool toe. Maar ons het 'n daily ritual gehad, nee. Back in the day was dit mos nog VHS tapes en goed, ons het 'n video masjien gehad met VHS tapes en dan kyk ons Bloodsport, nee. O ja. So ek het al geweet op daai ding, hy het mos 'n analog trip counter met 3 sulke digits, nee. Ek het al geweet tot waar my tape te vol het waar die laaste fight is in Bloodsport. Dan voordat ons skool toe gaan in die oggend, dan kry ek vir ons VHS ready, dan kom hy 10:07 op aan, dan check ons gou daai laaste fight, as ons reg vir die dag. En Inspired. That's it. Aan vir skool en dan mission ons. Ja. Maar en vir jou, so wat 'n movie is dit vir jou wat niemand anders like? Ag yes man, ek het seker baie van die Werner Herzog goed wat ek love, wat soos obscure. Ek kan nie sê regtig obscure nie, want hy is 'n redelike bekende soos director nou al, maar soos Grizzly Man is een wat ek dink is unbelievably goed. Ek het dit nog nooit gekyk. Vir al die verkeerde redes. Dit is soos 'n unintentional comedy. Okay. Want Werner, hy's German en hulle is mos maar baie droog en direk en Ja. en Serious. hy narrate altyd sy eie flieks. So Okay. hierdie fliek het hy gemaak oor dis is 'n found footage movie amper. You know, found footage is maar was hierdie dude gewees wat hy's obsessed gewees met beere. En ek dink wat eintlik daaraan gegaan het is die ouens is eintlik gay. En Okay. hy kon nooit uit die kas uitkom nie, so dan gaan bly hy en sy girl daar in Alaska iewers of somewhere waar daar hierdie baie grizzly bears is. En dan maak hy nou soos half chommies met hierdie Die beere. beere. Maar hulle word nou op die ou en al twee deur die beere doodgemaak. En daar is, want die ou het dit alles afgeneem. So as audio van die kamera wat aan was, terwyl die beere besig is Oh wow. om hulle, wat hulle nie gebruik het in die Ja, ja. fliek nie, for very obvious Yes. reasons. Maar hy vertel die hele storie van hierdie ou en dan, jy sien hoe hierdie ou soos, hy is oortuig, hy is maatjies met Met die beere. En is soos completely wild grizzlies. Hulle is nie jou maatjies nie. Nee, hy is obviously of hy's rocker, maar dis wat ek sê, dis 'n great unintentional comedy. Ja, Want enigiemand, as jy hierdie fliek begin kyk, jy figure baie vinnig uit waar jy in hierdie gaan. Ja. It can only end one way. Ja. En dan raak dit half soos snaaks op 'n baie fucked up manier. Ek hoor maar dit. soos, en dan met Werner Herzog se droë narration wat bo oor hierdie storie aangaan en verduidelik die hele tyd wat besig is om te gebeur is. Dis Ja. cool, ek sal dit wil kyk. Maar Ja, baie nee, mense wat al vir my kyk, dis soos te kom. As wat jy sit met 'n notaboek, ek Ja, het vir actually alles- baie notes om te Ja. maak van stuff wat ek moet kyk. So dis vir my 'n goeie een. Maar die ding wat my eintlik daaraan laat dink het, ek weet nie of julle, ek kan nou nie die ouens se naam onthou nie, maar hulle het begin as YouTubers en my neef het dit actually vir my gestuur want hy het gesê hy en een van sy beste vriende het hierdie argument nogals redelik gereeld waar die ou die hele tyd vir hom sê, het jy al Dune gekyk? En dan sê hy soos, nee, ek het nie Dune gekyk. Soos, dude, jy moet Dune kyk, dis awesome. En toe eventually, toe kyk hy nou Dune, en toe sit hy soos, dis nie vir hom so cool gewees nie. En toe sy vriend nou soos heavy, ja, jy weet nie waarvan jy praat nie, dis een van die beste flieks wat nog ooit gemaak is. En hierdie twee YouTubers het soos 'n skiet gemaak, waar die ou is soos in 'n boot van 'n, hy kom by in die boot van 'n kar en sy hande is vasgebind en sy mond is toegedaktyp en alles en dan stop die kar en dan maak die ou die boot oop en sit so sy beste vriend. Ah, En dan haal hy hom uit. Soos 'n en prank. Soos, weet jy, kom ons hier. ja. Sy sê, wat die fok gaan aan nou? Hoekom die fok het jy my, wat het jy aan my gedoen? Soos, hoekom is ek vasgebind? Want dan is soos die typ van sy mond afgeruk en alles. En sy sê soos, weet jy, hoekom is ons hier? Sy sê, wat die fok gaan aan? Dan staan hy daar die. En dan sê sy soos, jy het gefokken sê, Dune is nie so goeie movie nie. En ons kan nie fokken aangaan so nie. So ons het twee opsies hier.
of jy gaan erken dat Dune die beste fliek is wat nog ooit gemaak is. Of ons gaan jou nou- ek gaan jou fucking doodmaak nou. En dan sê ander ou soos, "What the fuck praat jy van? Dis net 'n fliek." En sy sê, "Dis die probleem." Hy sê, Dit is nie net 'n fliek nie. Ja. En dan raak dit hy die hele ding en dan hoe hy hom nou doodmaak op die einde omdat hy nou en dis wat my daar laat dink het. Is soos Ja. daar's hierdie movies wat Dune was nie so bad nie, maar ek sal nie sê dit was die beste fliek wat ek al ooit gekyk Ek het dit nog, ek dink ek het dit nog gekyk. Daar was Ek dink dit drie was dit vir my van te hulle. lank, dude. Ek het die eerste Ja. een gekyk en ek was soos die boek Ek is het twee great. gekyk, ek Ek het het die die boek eerste twee gekyk gekyk. en die original ou movie wat hulle gemaak het ek ook met soos David Bowie en stuff nog in. Het ek gekyk en dit was ook vir my soos cool, maar Sien, hulle sukkel histories nog altyd om Dune die boek in 'n movie. 'n fliek weergawe te verander. En toe ek die eerste een gekyk het, was ek net soos okay, dit voel vir my asof 'n bietjie aantrek hierso. Ja. Apparently is die tweede een beter. Ek het nou nog nie gekom. Maar hulle was alright. Dit was 'n lang movie. Ja, was ja, nie dis soos dis 'n 3 ure movie. Ja, hulle is lank. Hulle is lank. So ek het dit nou nog gecheck nie. Yes, ek het Maar- ek het 'n groot ding teen soos te commit vir sulke lang movies hou. Ja, ek het gehoor nou jy. Ja, Jy maar try seker, maar ek try maar ook is dit net soos ag, dude, dan kyk ek 3 ure en ons het kak hou. Party 3 ure keer- gaan weg van my Dit lewe. werk, wanneer dit werk is dit gewoonlik amazing. Ja. Soos die Lord of the Rings movies. Ja. Ja, yes. Hulle is was almal lank, originally maar almal dis is 3 goed. ure, maar dis ek het Dis nie great, een keer amazing, ja. gevoel soos hierdie is te lank nie. Nee, Elke ja, dit liewe was een goed, wanneer hy eindig is soos fuck, ek wil nog hê. Exactly. Ja. En ek het selfs my broer, hy's 'n groter Tolkien nerd as wat ek het, so hy het al die extended director's cut editions. The Hobbits en al die ander Ja, movies soos en met- shit ek. Hy het hierdie DVD box sets gekoop en dan kry jy soos 'n Director's golden cut. deeltjie waar daar net soos 'n Ja, dis 1000 cool. van gemaak is en Oh, dis wow. actually Dis deur een Weta serious workshop fan, hè? gemaak en ja, Dis hy's baie really cool. into it. So ek het al daai directors cuts ook saam met hom gekyk wat Ja, extended soos versions. 4 ure lank vir 'n elke Nice. een en dis nog steeds awesome geweest. Nice. Ja, dis goed hè. Ja. Maar die twee ouens wat daai skiet gemaak het en dan gaan net oor die Dune movies wat my laat dink het aan die vraag. Ja. Hulle het toe nou aangegaan want as jy hulle YouTube channel gaan kyk ook soos al hierdie goed is brilliantly. Dis 'n kort soos 8 minute video, maar dis geshoot obviously nie met die beste kameras en alles nie, Ja. maar hulle Maar- laat dit lyk soos 'n Pro. Serious. pro production, jy weet, Ja. soos 'n movie. Maar ek dink daar was 'n paar basic principles en goed wat 'n mens kan Ja, wat jy kan kan apply leer. en dan lyk dit Ja. Maar hulle het toe nou so scene aangegaan. transitions en sulke Dis die dinge. ouens wat toe nou Obsession gemaak het, wat nou soos 'n Wow. nuwe movie is wat Ek het die almal trailer oor gecheckt praat van en wat hulle sê is soos Ja, nog dit nie lyk so cool nie. hè. So 'n horror movie, maar dit lyk goed. En ek sien op Reddit toe ek die mense praat baie daarvan. in terme van movies maak 'n baie klein budget gehad, maar obviously meer as wat hulle nou het om soos 'n YouTube Is video al te uit, maak. hè? Ja, hy is al Is hy in die uit. cinema? Hy is al uit vir 'n rukkie, ja. In die cinema. Ek Hy so was ek in het die dit cinemas, gesien. ja. O, is hy klaar deur? Hmm. Is dit shit? Wel, ek dink hy's nou seker nog steeds in die cinemas, maar ek dink jy Ah. kan hom online ook kyk. Ja, jy kan Ja. dit definitief op iets soos Waka TV. Check of bietjie die so. trailer van dit. Ek het nog net Ek die sal trailer bietjie gekyk en daar's 2 trailers en ja, Dit dit gaan lyk- oor 'n obsessive girlfriend. Okay. Ja, die ou het Dis gewens. meer so psychological thriller horror vibes. Ja. Ja, Maar very well done apparently. Ek Okay. het nou ook self nog nie gekyk nie, maar hulle sê dit die is dude het gewish dat die girl verlief moet raak op hom want dit hy Wow. soos 'n spel of 'n curse eerder as 'n spel. Ja. Op apply of jy weet, Dan so toe tipe sit iets en toe obsession, sit ek kan nou big- verstaan ja, dit. ja, toe Baie cool. raak die chick obsessed met hom. Okay. Lyk nogal goed hè. Ja, maar dis nou dit en soos ek sê, klein budget gemaak en honderde miljoene nou gemaak in die Ja, ek wonder wat is hulle ROI op daai ene. en ek weet nie of julle die ander ou Markiplier ken. Ja. Hy is ook soos 'n YouTuber. Hy en PewDiePie het soos op 'n O, stadium okay. was hulle baie close geweest in terme van wie is Wie die is most popular. Ja. En hy het 'n indie game gespeel, Iron Lung, wat op Steam is. Ja. En hy het die game so baie gelike dat hy die ou gekontak het wat die game gemaak het en gesê het, luister, ek wil 'n fliek maak van hierdie game, soos based op die game. En die game is net jy wat in 'n see van bloed in hierdie iron
container is en dan het jy nou 'n klomp goed wat jy moet doen om te survive. Ek weet nie presies hoe dit werk of wat ek kan nie. Maar toe het hy 'n hele movie gemaak wat hy self geskryf het, self gedirek het, self ingespeel het. 5 miljoen van sy eie geld spandeer om die movie te maak. Ja. En toe maak hy soos in sy opening weekend 50 miljoen. Oh wow. Wow. En wow. ook soos nou Nuts. critically acclaimed, soos Pretty great Dis baie cool. psychological thriller ook. En is 'n Nice. fucking YouTuber. Yes, dude. Dis crazy. Maar ek like psychological thrillers ou. Daar's het iets vir my daarin. Soos Ja. ek is nie groot op die horror stuff nie. Wel, Ek terug steun te met kom dit. by die beste director volgens my wat daar nog ooit was, David Fincher. Hy het Gone Girl gedoen. O ja. Gone Girl, dit klink ook bekend. So Ja. ek wou dit oorspronklik Laurence het my gesê, "Nou, kom ons kyk hierdie fliek." En ek sê soos dis Ben Affleck en een of ander blonde poppie, dit gaan een of ander fucking romance ding wees, ek weet nie kyk. Dis hy sê nee, maar dis David Fincher wat dit direk. Dus okay, ek's in. Yes, Okay. go. En what a soos Ja, ek het ook twisted tale. Ja, dis ook soos crazy. Maar 'n heavy goeie fliek en 'n ander deel wat dit gehelp het om dit vir my so cool te maak is so van dis onthou julle The Social Network. Ja. So dit was ook David Fincher wat dit gedirek het. En hy het vir Trent Reznor en Atticus Ross gekry om die soundtrack vir die movie te doen. Oh, okay. Okay. Want ek weet nou nie wanneer laas jy het nog nie Fight Club gekyk nie, maar 'n groot deel van Fight Club was ook die musiek. Hy het die Dust Brothers soos 'n electro tipe band of iets gewees gekry om dit te doen en toe hy nou The Social Network kry vir Trent Reznor en Atticus Ross van 9 Inch Nails. Okay. Tot vandag toe, as ek moet werk, as ek so moet sit en grind, dan sit ek daai soundtrack op en luister na dit en dit switch net iets in my brein. Soos dit 'n trigger. Focus mode en ek Nice. weet nie hoekom nie. Dis cool. En toe hy na dit het hy The Girl with the Dragon Tattoo gedoen. Wow. Ja. En toe Dit was weer- meer 'n arty tipe movie daai. Ja, en ook soos 'n Cinema Noir remake tipe van ding. dis ook 'n boek wat hulle oorspronklik is daar 'n Sweedse weergawe wat hulle gemaak het. Ek het dit gekyk en dit was vir my 'n boring movie. Dit was Ja, dis ook 'n psychological thriller Was so ja. vibe, maar Dit was toe- amper soos Black Swan. ja, dink en ek. Trent Reznor en Atticus Ross het ook toe nou weer die soundtrack en toe develop hulle nou soos hierdie relationship en toe vir Gone Girl toe dieselfde ding gebeur. En dis crazy want hulle kry soos die fliek in dele van Ja. hom af en dan kyk hulle dit en dan moet hulle nou begin om die Soos Die musiek te compose. So obviously hulle kan die skrip voor die tyd gelees het. Ja. So hulle weet hoe die storie loop en alles en hulle verstaan okay, hier moet nou tension gecreate word of hier moet wat ook al. Ja. Is dit alles instrumental musiek of wat? Nee, is maar baie soos 9 Inch Nails. 9 Inch stuff. Nails musiek, ja. Tipe electronic, Ja. fuzzy, Ja, alle tipe- gitaars alle stuff. en klaviere en alles tussenin gemeng. Maar 'n great voorbeeld, onthou julle in The Social Network is daar daai scene waar hulle by die roei kompetisie is. Want die twee ouetjies wat oorspronklik saam met Mark Zuckerberg deel was van Facebook, Ja. die tweeling. Ja, wat Ja. wat hom gesoe het. En Ja, so hulle dis wanneer hierdie saak besig is om nou af te speel, dan is hulle by hierdie universiteit roei kompetisie. Dink ek onthou dit ja. Ek kon En hy dan sê dit so. Ek het die movie gekyk, maar Speel hulle ja. dit so half af tussen die tension van die roei kompetisie en die tension O, van okay, hierdie ja, ek dink ek onthou dit. legal Ja. battle wat aan die gang is vir hierdie Ja. company wat ons toe nou weet gaan soos biljoene werd wees op die einde. En toe was Trent Reznor en Atticus Ross soos okay, niks wat hulle het wat hulle mee op kan kom skep die regte hoeveelheid soos Tension. tension en momentum vir die Soos die roei kompetisie nie. So titel Ja, want dit is 9 Inch Nails, hè, Ja, ja. en roei, ja. Ja, titel Jy op luister die nie 9 ouende- Inch Nails terwyl jy roei nie. Ja, dit hulle op die ou en het hulle wat sit March of the Mountain King of so iets is die dis is 'n ou orkestra composed song
gevat en dit gebruik as die base vir die musiek wat hulle Om die tempo te sê. So dit sê daai en dit bou op soos wat orchestral music maar het en daai dit begin saggies en bou stelselmatig op en dit by daai crescendo uitkom bou natuurlik spanning en goed. Yes. So toe hulle dit gevat en soos die 9 Inch Nails electronic vibe op dit gaan sit. Yes. Oh my word. En die scene in daai movie saam met daai musiek is net soos ek voel ek gaan hom weer moet kyk. Dis insane, ja. Ja, ek sal like om dit weer te kyk. Dit was 'n goeie movie. Baie goeie fliek. Ja, dit was 'n goeie movie. Baie goeie fliek. Ja. Baie goeie actors en stuff. Ja, dis wat is 'n fliek wat baie mense al vir jou soos tot die punt waar mense vir jou sê, "Yes, dude, jy moet dit kyk," waar jy gaan soos, "Fuck off, ek wil dit nie eers kyk nie." So baie mense het al vir my gesê ek moet dit kyk, dat ek stel nie belang nie. Dis 'n voorbeeld wat onlangs vir my opgekom het, is iemand het gesê hulle het nog nie The Godfather gekyk nie. Ek dink dit was ek. Ek het nog nooit Ek het dit ook nog gekyk. Ja, as ek sê, hoe het jy nog nie Godfather gekyk nie? Dis een van die beste movies wat nog Ja, ek dink ek het dit al. En toe sê die ou vir my, weet jy wat, so baie mense het al vir my gesê dat dit een van die beste movies, dat ek wil dit nie eens meer kyk nie. Want ek voel ek het dit so opgebou nou in my kop. Ja, die expectation is te hoog too much. en dit gaan nie kan oplewer na wat ek verwag nie. Vir my is dit Forrest Gump. Soos ek het nog nooit Forrest Gump gekyk en almal is soos Jy moet. Het jy nog nooit Forrest Gump gekyk? Nee. So okay, fuck it. Ek gaan dit net ek weet nie, ek dink net veral hoe almal dit opbou. Jy wil jy wil so kan sê nee, ek het nog nie Forrest Gump. Dus ek voel baie mense voel so oor Game of Thrones ook. Soos om net daai te sê, nee, ek het dit nog gekyk en ek gaan dit nie kyk. Ja, vir my ek dink hier was iets eers waarna ek kan dink nou om daai vraag te beantwoord nie. Movies wat iemand al vir my sê, jy moet dit kyk en ek het net nog nooit so ver gekom om dit te kyk nie. Dit was so baie movies. Ja, dis die ding. Ja, ek is seker daar is sulke stuff. Of is al, om het anders te stel, is soos enigiets wat baie mense vir jou gesê het, yes, dis awesome, en toe gaan kyk jy dit, en toe is jy soos, nee. Nie so awesome nie. Ja. Nou, as iets waarna ek nou tans kan dink nie, ja. Ek kyk so min movies, veral lately. Ek kyk omtrent net documentaries, as ek kyk tyd min maak om movies. iets te kyk en in die aande kyk ek YouTube stuff voor ek gaan slaap. So ek kyk so min movies lately, ja, dis... Ek kan ook nie iets dink nie, dit. So ek is ook so, want vir my is, ek wil nie so baie tyd aan 'n movie spandeer as dit moontlik net 'n klomp kaak gaan wees nie. So ek kyk eerder iets korter, en ek moet sê, ek en my vrou is nou habit, ons kyk baie goed wat ons al gekyk het. Soos byvoorbeeld full series. Soos ons het ek het nie veel The Night Shift gekyk het nie. So ons is groot en soos ER, Lawyer, jy weet soos Criminal Minds, sulke tipe so. Yes, so ons het Bones al soos 2 keer gekyk. My vrou het Bones al seker 5 keer Hier, maar hoeveel seasons van haar is ek dink ons 9. Ja, dat was 9 of 10 seasons van Bones. en wat is daai Criminal ander een Minds van die ook. hospitaal? Ja, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Fuck, daar was nou soos 25 seasons. Ek dink ek en my vrou is al soos Het jy 2 dit al jaar deur besig. gekyk? Ja, nee, nog nie. Ek Nog het nog nie nie deur soos ek het opgehou soos by season 14. Ek kan nie Ek het seker gekyk. so kykie. Ek het die laaste keer wat dit my so fucking annoyed was met Suits. Eventually het ek Suits gekyk net om vir Meghan Markle en so aan te sien, weet ek. Maar as Mark en Ja, Meghan ja, uit is, ja, dan sukses. Ja, Donna. Donna. Maar- Donna is my Joh, nee, spirit daai is animal. fucking beautiful. maar jy weet, eventually raak die storie net soos meh. Ja, die storie dit begin doen. cool en dan sit soos Dude, dis soos ek nou nog raak so sê, dit monotonous. dit val in dieselfde tipe trap, soos net van, okay. Ja, dit raak selfde te goed. veel oor die interpersonal relationships stuff. Ek het al 'n paar sulke goed gehad. Ja, waar- dan maak dit my net moeg. Ja, as ek sê Ja. ek wil okay, I get it. Hulle twee het verlief geraak op mekaar, maar nou sit die hele tyd dan breek hulle op, dan is hulle saam. Please. Ja. Dis nie hoekom ek hierdie storie begin kyk het nie. Ek kan onthou vir my een was Supernatural gewees.
O ja. Soos aan die begin het ek Supernatural gelove want dit was baie soos gefokus op die monsters en die lore en die soos cryptids en hoe maak jy hierdie ding dood? Hoe figure jy uit wat dit is, bla bla bla. En toe word dit hierdie hele gay ding oor die twee boeties en hulle die hele tyd fucking emotional drama want hulle pa was poes gewees en dan sê ek soos dis nie wat ek soos ek gee nie om. Waar is die lore en die monsters man? Die monsters en hoe jy die monsters doodmaak en uitfigure wat en vampires korte steak en werewolves korte silver bullet en daai klas van dinge en hoe maak jy 'n genie dood en daai goeters. Daar is actually iets waarna ek kan dink nou, maar is ook 'n serie se stories is Stranger Things. Wat almal sê, nee, jy moet dit kyk. Ek het die eerste season gekyk en dit was okay, was nie so bad nie, maar ek moet sê van daar af raak vir my kak. Die eerste season was vir my goed gewees en toe by die tweede season het hulle my ek dink ek was soos 2 episodes in toe so ja, die eerste was okay, maar ek het nie verder gebother met dit nie, maar ek weet as daar nuus uitkom is almal soos die nuwe Stranger Things gekyk is. Ja, ek en my vrou het ook net die eerste season gekyk en toe dalk season 2 en toe soos okay, dis normaal. Ek weet nie, was my kak gewees. Kak geraak. Het jy al die nuwe It movie gekyk of die latest Nee. Het jy die original een gekyk? Ek het die original een gekyk. Ek dink ek het, maar ja, daai fliek het my bang gemaak, want ek was redelik jonk toe daai uitgekom het. Hy het 'n paar skielik. Ja, daai man is gebreek. Ek het baie van sy boeke gelees ek in skool was. Pet Sematary is die enigste boek wat ek al ooit gelees het waar ek hom soos moes neersit want dit het te fucking scary. Ja. Sy boeke vat net 'n rukkie om aan die gang te kom. Hy intro, hy sit al die scenes en introduce die characters, so as jy sy boeke lees, hy vat so 'n rukkie, maar as hy eers aan die gang kom en dan kan jy nie neersit. Ja, Pet Sematary, wat sy een van die taal, wat Jack Nicholson. The Shining. Ja, Jack Nicholson. It's a movie. Ek steer maar away van die horror stuff. Ek kan nie. Ek dis nie vir almal nie. Ek dink dis nee, dit is nie vir almal nie. Daar's so 'n primal ding in ons waar soos almal kry een of ander tipe reaksie daaruit. Ja, want dit is half in ons almal ingebou. Party mense like die idee van bang wees wanneer jy eintlik hoef bang te wees en ander mense is net soos ek wil glad nie bang wees. Ek haat dit om te skrik. Dis my ding. Jump scares. Yes, nee, ek haat dit om te skrik. Dis nog so erg. My vrou, dan maak sy my nou skrik, nê. Dat as ek kan nie sien op die bed lê in die kamer nie, dan jy weet dan loop ek by die dan maak ek die deur oop om te kyk of sy heeltemal is, maar dan hoor sy nou ek begin nou stalk. Maar dan is hy net in die badkamer en dan sê sy soos okay, ek hoor hy weet nie waar ek is nie, dan kom sy uit en dan maak sy my skrik. Het jy daai ding gecheck op YouTube? Dis 'n bietjie off topic maar nou dit jy mention van daai chick wat haar boyfriend heeltyd so skrik maak. Dis dit mos is 'n gargoyle so. Ek het dit al gesien. Masker gegee. Dude, ek gaan dood. Daai shit is hilarious. So seriously dood. Wat sy alself so verf in dieselfde kleur as die gordyne, dan sien jy net haar tande en haar oë. Ek het vir sy moet net eintlik 'n YouTube channel of 'n Instagram page begin en my net skrik maak. Sy sal goed doen nou. Ek seker of van. Ja, mense like om my stuff te check ook. Daar's daai groot dude gesien wat dan is hy altyd op die foon, as hom skrik maak kan ruk hy sy nek so terug. Dude, ek weet nie hoe daai sy nek nie al gebreek. Whiplash hy homself. Maar soos hy's 'n groot ou, maar my vou hom agteruit. So, ek sweer, as hy skrik elke keer. Dit is funny. Ja, dis okay, laaste een. Hierdie is soos 'n bietjie van 'n fantasy play ding ook, maar wat is soos een ek het 'n vir my is 'n pet peeve. Ek wil nie hulle moet games en movies inmaak nie, want dit gaan vir my so baie wat dit fucking heeltemal verkeerd gaan, soos die World of Warcraft movie was net soos atrocious. It was bad. That was bad. En ek love World of Warcraft so baie dat ek eintlik pissed off was. Ja, was 'n low effort. Letterlik die coolste moment in daai hele fliek. En dit was ook 'n lang een, voel ek. Is aan die einde waar hulle vir Thrall in die mandjie in die rivier sit en hy sy hand soos uitsteek. En omdat ek die lore ken en ek weet wat Thrall word, was ek soos, fuck yeah,
dit kon 'n cool begin van 'n movie gewees het. Dis die einde. Ja, ek moet ek sê ek kan nie eintlik veel van die movie onthou nie, maar ek was glad nie impressed met Yes, dit. dit Want was dit vir my garbage gevoel soos 'n low effort. Is dit? Maar ja, Ja. so my vraag is as daar en dit was een wat baie mense soos hulle moet 'n Red Dead Redemption movie of 'n series maak en ek is net soos asseblief los my Hulle Red het al Dead the good, the bad and Redemption. the ugly. Ek is net soos los Red Dead Redemption uit, maar as jy nou iets kon kies wat soos 'n crossover of 'n interpretation in film kan wees, nie noodwendig 'n game, dit kan 'n boek wees, dit kan 'n series wees, dit kan wat ook al. En dit sal in jou perfekte wêreld sal dit soos 'n cool fliek wees ook op die ou einde wat mooi inpas by alles wat sou daai crossover of wat ook al wees wat jy sou wou sien. Definitief nie Pac-Man nie. Hulle het 'n Pac-Man movie gemaak, het hulle nie? Ja, daar is actually. Pac-Man 3D of so. Ja, ja, Pac-Man ja. 3D of iets. Ja, okay, ja. Dis hier net Hollywood het nie meer idees. Ja, nee. geskryf nie. Ja, dit is nogal 'n interessante een. Ek kan nie eintlik nou dink aan 'n game nie, maar wat ek dink wat 'n goeie movie sal maak is Breaking Bad. Die eerste. Hulle het mos 'n movie, soos 'n spin-off movie gemaak. Is dit? Met Jesse. O ja, ek O, dink net met hom. ek onthou so iets. Ja, want ek het Walter is gesien obviously uit- dood. Ja. Ja. Spoiler alert, as jy nog nie Ja, as jy nog nie gekyk Breaking het. Bad kyk het nie. Nee, ek het al Breaking Bad. Ja, maar Ja, vir die vir die mense wat luister. ook al Ja. Sorry. Sommer daai stukkie uitbeep. Ja, nee, ons hoef nie, ek meen, hoe het jy nog nie nou Breaking Bad? Ja, dit Ja, was as jy al dit in die tyd, tyd ja. nog nie gekyk Ek voel as dit laas naweek uitgekom het, sure. Ja. Dit was een van die min series wat ek actually gebinge het. Ek is nie 'n binge watcher Yes, van dit was series ook nie, baie maar goed Breaking Bad Ja, dit was baie goed geweest. kon ek op 'n stadium was ek op datum geweest met die ding. Dan moet ek 'n week wag Ja, vir 'n nee, episode. Torture. Ag, dit is kakkou. Dit is so lekker om 'n series te binge as alles op Want net hulle is. eindig ook elke keer wat dit is. Van moerse Oh my word, Cliffhanger. seriously, ja. Waar hy nou net die ontplofmes op die grond gegooi het en die hele gebou opgeplaas het. En nou weet jy nie, is hy dood en almal anders Wat is gaan dood, aan? Wat gaan aan? Ja, En dit is einde van die episode. Ja, ek dink 'n movie van dit sal nogal great wees. Nou, ek het so dit is actually 'n movie wat hulle nou besig is om te maak en daai Michael B Jordan. Die Jordan nie. Hy's actually director. So ek en my vrou het 'n deal gehad. Ek sal Fourth Wing lees of dit is die Imperium series, is die boeke. En dan sal sy Game of Thrones sal my kyk. So my vrou het 'n ding teen midgets. Sy's bang vir Want sy Peter vrou, Dinklage. ja. ja, soos ek wil nie Game of Thrones kyk. Ek sê bro. Ja, ek maar hy gaan- is 'n great actor. hy is so nou goed. nou dat ons Fuck, dit ons man. kyk En en is nou 'n goeie karakter in die storie. 100%. Perfek, ja, nee. En nou dat ons dit kyk, sê soos, fuck, ek love hom. Ja, maar ek kan nie vir hom kyk nie. Hy begin as hierdie soos privileged fucking Ja. en dan Ja. evolve High hy sy society. story arc is baie goed. Ja. Kyk, Ja. Maar hulle gaan nou hierdie Fourth Wing, soos hierdie Imperium series gaan hulle in 'n movie insit. En ek moet sê ek sien nog baie, dit is baie. Kyk, die boeke is smatty. Maar dit is dis baie goed. So dit gaan oor soos is dit so baie Game of Thrones vibe, so dit gaan hulle is dragon riders. Ja, maar Opnieuw. dis meer geskryf vir 'n vrouens soos matrasbrander, die Mills and Boone tipe, Yes. jy weet soos Steamy erotiek. romance shit, ja. Ja, daai heavy, maar soos raak graphic oor die sex scenes. Ja, ek moet sê baie keer as ek soos okay, ons skiep ek soos net blaai. Ja. Net so goed blaai. die lees 'n porn storie of iets. Dude, letterlik. So dan sê ek soos dan kyk ek vir my vrou. Ek sê, Wat is die fucking grey bullshit ek 50 Shades of Grey. 50 Shades of Grey. Dis daai selfe tipe shit. smat. ja. Maar ek moet sê die overall storyline van Maar dit oor jy is lees baie. is dit fine. Dis nou een movie daai wat Dit gaan wat my ek verstaan. nie gekyk het nie en wat ek nie ek sal dit ook nie kyk nie want ek dink dit Wat is gaan dit? kak wees. 50 Shades of Grey. Ja, O, nee, ja. dit is 'n potbok na. Het jy dit gekyk? Ja, ek het dit nog gekyk, Ja, ja. ek sal ook Ja, ek het kyk. dit nog gekyk. Dit is nogal nogal- potkak.
Ja, dit is 'n botkak. dis Dis die essentially net soos 'n narcissus wat hierdie vrou beheer. Ja, Wat is die movie nie? Dis wel vir Pornhub daar is, O ja, 'n ander movie wat ek julle ook kan sê wat ek nog nie gekyk het nie wat ook vir julle gaan disappointing wees, speaking of which is Wolf of Wall Street. Ek het dit nog nie gekyk O, nie. het jy dit nie gekyk nie? Oh wow, dit is Maar almal sê ook, ja, maar jy moet dit kyk, is 'n good movie, maar ek het Soos dit nog dit nie is gekyk so 'n nie. goeie movie, maar daar's iets ook soos 'n Dis Leonardo DiCaprio. nee? Ja, daar's 'n semi let Jonah down. Hill. En dis van dit ook, ek weet nie. dis wat Matthew McConaughey speel ook aan. Ja, maar die director is ook soos Ek kan nie Martin Scorsese. O ja. Maar dit is 'n goeie movie. Ja, hy gaan 'n goeie movie wees, ja. Maar Definitief. dit is ook mos based on 'n real story. Ja, dit is een of ander krimineel. Ja, en daai ou is mos nog steeds besig om soos Hy is shit 'n te doen. motivational speaker en Ja. sê nog steeds vir almal hoe om geld te maak en goed. Ja. En sê ja, jy steel net klomp mense se retirement funds. Dis hoe jy geld maak. Ja, dit klink amper soos Trump. Ja. Het julle gehoor van die ding wat hy nou gedoen het in Greenland? Wat 'n Trump-linked company het daar aangekom met shipping containers op 'n skip met drilling equipment en dit net daar kom aflaai op 'n poort. Hulle gaan dit daar drill. Hulle het nie van Denmark of local government enige iemand toestemming gekry nie. Hulle het gehoor daar's olie daar in een of ander plek. Hulle gaan Kom hulle daaraan met kom laai hulle goedjies af. Hulle gaan nou daar drill met die attitude van so what you gonna do. It's fucking crazy. Wat? Serious dude. Ja, dis ek Gaan check dit is nou in die nuus. Ek het hierdie week gepraat ook met Andrew sê vir ons is dis hy het my ons het gepraat oor hoeveel soos lande is daar waar nog nukes het en hoeveel het elke land. En Amerika het duisende. Ja. Duisende nukes. Meer nukes as Patriot missiles apparently het hulle nie meer. Ja. Nee. Hulle kan nie meer Iran aanval nie want hulle is uit missiles uit. En Dan moet jy weer sien. Hilarious. En obviously Rusland het ook soos 'n goeie Ja. cash. Ja, in North Korea. Noord-Korea het ook soos 'n paar honderd blykbaar. Pakistan ook. Pakistan het ook Pakistan niks. het ook Niks. nukes. Pak, ek voel so net Maar hulle dit- is bietjie meer nie stabiel. En China het ook. Nee, toe sê ek vir Andrew, toe sê ek soos ja, maar ek is heeltemal fine daarmee met Noord-Korea en Rusland wat nukes het. Ja. Toe sê hy so, hoekom? Toe sê ek so, want ek wil nie in 'n wêreld lewe waar Amerika die enigste land Land is wat nukes het nie. Meer veral met die huidige president. Daai Dude, ou man, is dit 'n soos fucking dit- nutcase. Hulle doen net wat hulle wil. Exactly. Dis hoekom die hele Ukraine ding ook begin het, is omdat hulle ge-infringe het op die NATO agreement wat met Rusland toe die Berlin Wall afgekom het, toe Ja. Rusland gesê, okay, maar niks NATO bases verby hierdie punt nie. En toe Ja. wat gaan doen hulle? Kry vir Ukraine, begin Ukraine in NATO insleep en toe is Ja. Rusland net soos, hey, Nou vat as jy hulle die plek doen wat terug. hulle wil nie, like Daar hulle, was 'n agreement. ja, ons het mos 'n Stiekem. ooreenkoms gehad. Ja. Maar as jy selfe kyk met Venezuela ook. So Exactly. gaan Wat net soek doen jy net wat daar? wil. Wat soek julle daar? Krisis is dit dat jy kan ingaan, kry 'n president, laat hom Abduct hom. abduct hom en vat hom Ja. terug na jou land. Dis is ja, okay, kom ons sê hy is 'n bad guy. As ek sê, okay, maar moet daar nog steeds nie meer van 'n global consensus dan wees? Ja, en laat hulle Ja. shit uitsort. Jy weet daai land Ja. kan ons maar met hulle goedjies deel. Yes. Jy weet dis is Benjamin Netanyahu wat vir Trump gekry het om te help om Iran in te val. Hy was nie Trump se idee daai nie. Hy was Israelies wat dit gedoen het. Ja. Hulle het een of ander iets op hom. Epstein files, pappa. Ons sê as hulle die unredacted Daar gaan files. movies wees oor hierdie. Ja, die gaan nog Definitief. baie movies is oor dit dink ek. Ja, Ek dink al die ek dink definitief. 'n groot ding is ook Clear daar's and present danger. so baie daar's so baie insights oor hierdie en so baie jy weet ander points, hoe kan ek sê viewpoints van byvoorbeeld al die oorlog wat aangaan. Ja. Soos almal se version gaan uitkom. Ja, die ander probleem is ook soos hoe dit dan nou al hierdie goed verteenwoordig word. Dis soos ek kan onthou toe Rusland oorspronklik vir die Oekraïne ingeval het. En die for the most part, ek meen dis oorlog, so dis nooit mooi nie en daar Ja, gaan ja. mense dood, so niemand wil hê dit moet gebeur nie, maar soos om immediately dan net te gaan soos ja, maar Rusland is die bad guys. So ek sê okay, maar miskien is Rusland net besig om
te doen wat enige land veronderstel is om te kan doen. Sy eie land te sy eie grense te beskerm. Maar dit voel vir my asof Amerika 'n bietjie meer die bad guy was in daai situasie en hulle het dit veroorsaak. Maar dis dieselfde En ding. dieselfde met Iran en wat nou daar gebeur is, soos, dan hoor ek party mense wat gaan soos, ja maar, fok al die moslems, jy weet, hulle, soos, hulle, daar's niks goed wat van hulle afkom. En soos, maar, alle moslems is nie, alle moslems nie. Correct. Ja, daar is Nie extremist almal sects is van hulle. Islamic extremists nie. Jy weet, Ja, Islam daar is eintlik 'n van hulle, vrede, maar soos, peaceful nie die religion. hele Iran is daai mense nie. Korrek. So ek Correct. voel nie dis regverdig om 'n hele land op te blaas, net soos wat ek nie voel dis fyn om soos die hele Palestyn soos net plat te maak. Daar's niks meer oor daar nie omdat daar 'n groepie terroriste daar is. Dis Dis reg. soos daai is nie vir my 'n justification. Maar weet jy wat het vir- gebeur met daai shit? Is daar was mos 'n groep ouens wat so 'n paar jaar terug het hulle in Israel ingekom van daai extremists. Toe kom maak hulle civilians dood daar. Hulle het met microlights en goed oor die grens gevlieg. Amper soos 'n guerrilla warfare taktiek tipe ding, maar dit was nie, hulle het 'n paar, ek dink hulle 2000 mense doodgemaak, Israelies. En toe dit gebeur, toe weet ek, nou want onthou Israel is 'n klein land, maar fuck, jy pyk nie die hornets nes nie. Daai sal jy opvolg. Ja, dit en ek vat hoeveel van die military goed kom essentially van hulle af. Ja, miskien Want nou hulle hier's die daai- ander ding en Maar nou nail hulle die hele Gaza strip. Jy weet nou kom Israel nou wil hulle al die Palestinians moet nou betaal vir daai Hezbollah fucknuts wat daar ingekom het en 2000 mense kom doodmaak het fair. En nou is Israel se okay, wel nou vir ons plat papa. Ons vir plat nou. So land is nou fuck. Waar moet daai mense gaan? Nêrens. Waar moet hulle gaan? En is dit ook soos ja, alle islam is bad. Ja, so niemand wil hulle hê nie. Ons moet nou Islam eradicate, maar Islam is nie die probleem nie. Nee. En is dieselfde met die soos dan gaan mense sê ja, maar kyk Israel so maar dink jy regtig almal wat in Israel bly het gevoel dat die hele Palestina moet gebom word. Plat gemaak word. Ja, nee, exactly. daai is die doos wat at the top sit se agenda gewees. Dis wat hy wou doen gehad het. Dis nie wat die nog mense altyd sy daar- agenda. Hulle is net in 'n shitty posisie ook want as jy in Israel is, almal mans en vrouens 2 jaar pligdiens. Jy moet in die army wees. Ja. Dis nie opsioneel nie. As jy nie, dan sluit hulle jou toe. Ja, is treason. So Ja, wat nie jy een doen? keuse nie, Gaan nie jy een dan keuse nou nie. maar gaan soos okay, ek gaan nie meer in Israel bly nie. Waarheen gaan jy? Ja, wie exactly. gaan jy dan nou soos net aanvaar ook ek kom bly Ja. Ja. So. Fucking weird situation. Kom ons praat oor movies. Wel, daar is movies wat nog kom. Ja, daar gaan nog movies kom. Verseker. Ja, daar gaan nog movies kom. Ek het net nou gemention ons van The Good, The Bad and The Ugly. Het jy dit al gekyk? Nee, ek het nog nooit gekyk nie. Yes, dude. Dis ook 'n 1960s. Badass man. Ja. Okay. Badass. Lee Van Cleef speel daarin en die ander is Eli Wallace. So Okay. ons is spaghetti western. Hierdie old school. Okay. En die ding wat cool western maak is ook is baie is goed. as jy 'n Quentin Tarantino fan is, wanneer jy The Good, The Bad and The Ugly kyk, dan sien jy dadelik soos Influence die wat dit influence wat dit op ja. hom gehad het, soos die Okay. wide angle shots wat hy het partykeer Ja. of die ding wat in fokus is daar ver, maar hier's iets anders hier wat geblur is, so jy weet Ja. something gaan gebeur Something nou. dat- Al sulke goeters, heavy spaghetti western. Het jy al hierdie old school westerns gekyk? Soos daai tipe movies wat Ek het actually nog nie, nee. era uitgekom het. Nee. Feel lucky punk. Ek weet Ja, dalk dit was het ek net die al. Harry. Ja, dit was dit dit, die ja. Harry. Dalk het ek al, maar ek kan dit nie recall nie. Van die movies is For a Few Dollars More was ook een van hulle. Ja. Nog geen, ja. Yes sir. Dis worth it. Dis soos Yes, dit is good movies, Want hulle is ja. ook nie baie lank nie. Meeste van hulle is soos net verby 'n uur. Ja, maar The Good, The Bad and The Ugly is 'n lang een. Ja, hy is bietjie langer, Dis 'n ja. lang fliek, maar die soundtrack Maar, ook. yes. Yeah, man, Baie die goed, musiek in daai movie Ja. is Goed. fuck. Het jy al daai ding gecheck waar hulle dit live doen wat op YouTube is? Baie Baie goed. goed. O, En daar dis het jy dit is die original conductor ook.
Wat is die ou se naam? Marconi, sorry, ek dink. Daar's 'n Kondukteur. Ek band, kan nie onthou wat hy- Wow Fat. Hulle maak soos stoner metal, sludge rock tipe musiek. What a job. Hy goed wat sulke min vocals in het. Dis eintlik net sulke gitaar riffs En hierdie een stoner rock. spesifieke album van hulle, ek kan nou nie die album se naam onthou nie. Maar hy begin met 'n sample van daai The Good, the Bad, The and the Ugly. Good, the Bad and the Dis Ugly. Metallica se intro Metallica ook. het dit ook. Ja, dis hulle intro vir live shows. okay. Maar hulle wys actually footage van die movie ook. Yes. Daar's so een stuk in die movie waar dit nou alles by die conclusion by mekaar kom. Wat hulle so 'n three-way gun draw het. Okay. So 3 ouens wat so in 'n begrafplaas is. Die Good, the Bad and the Ugly. Okay. Het daar een van dit's baie goed. Ja, dis die intro van Metallica. As daai ding begin speel, dan weet jy. Hulle Is gaan dit nou nou op stage kom. Die orkes gaan dis baie Hulle gaan speel. Ja. En dit het begin met S&M. Ja. Dis toe hulle dit begin doen het. Ja, dis op Toe hulle S&M die ook. Symphony and Metallica live performances. Hier daai gedoen. albums is albei is Great. Dus ja, ek het al geluister Brilliant, soos om my man. neef. Ja, Ek dit het is die gevoel. live Yes, DVD, baie goed. die DVD gehad ook en toe het ek dit vir iemand geleen en ek kan nie onthou wie nie en hy's gone nou. shit. Jy leen nie sulke goed uit ja. Nou, daar's nou nie meer 'n musical waar jy gegou so iets koop nie vir Look and Listen. Ja, daai was great geweest. Look and listen. Ons praat nou nog al van eers nee, as jy daar gaan dit met jou. Maar ek wil hierdie liedjie luister en dan serieus Nou ja. sit jy hom in. Ja, Jou headset daar en staan almal Daai daar. geoliede headset wat jy op jou kop sit. Ek koop 'n album vir daai een song en dan sê res kak. Wat ek bedoel jy koop 'n album vir een song, jy koop 'n album vir die art op die cover. Ja, en dan sit 'n Ek het kak nou toe album. ek daai Wow Fat album noem, toe dink ek vir myself soos ja, yes, as toe ek 'n kind was, want dis so dit lyk soos Death amper wat op hierdie perd sit wat op so 'n bultjie is en dan is daar so 'n rooi agtergrond en dan staan daar so Wow Fat op die album cover en toe ek dink aan die album toe dink ek myself yes, toe ek 'n kind was as ek in 'n Look and Listen of Top CD of wat ook al ingeloop Begin nie om oor die musiek van ja. daai ding Wat so gesien kaai het, was ek soos ek wil hoor wat gaan daar. En ek mis en dat jy soos jy het in party series want jy mos 'n poster, as jy hierdie poster gekry. Ja. Almal Ek het so liners, ek het so ja. Pearl Jam eendag gehad. Ek dink dit was 10 was die album. Ek dink so. So pinke. En as jy die boekie uithaal en jy maak hom oop, dan sit 'n hele Pearl Jam poster. Dit was die cool ding Ja, vir ja. DVD's ook geweest. Ja, soos dat jy DVD's soos ook. die the making of die director's commentary of die Altyd ietsie ekstra daar's ingaan. ietsie ekstra geweest altyd. Ja. Ja, en die van so ek onthou soos byvoorbeeld GTA het ook mos het dan jy die map saam gekry in Yes, die was game. 'n poster. Ja, die poster Ja. met die map en alles. Ja, Dis pretty nou cool. jy kan nie meer so iets kry nie. Ja, sou nie Dis eintlik wack. nou gegaan soos fuck all digital media, ons gaan nie dit meer doen nie. Nee, maar ek dink hulle het teruggegaan op dit. Want dan die backlash was groot. Ja. Hulle het gesê kan nie meer 'n hardcopy koop van so jy own nooit die games Ja, wat jy ja, koop nie. Dit is in jou library, maar Maar jy is jy jy het own nie nie- ownership. Ja, ek meen dis my hele Steam library. Ja. Soos jy koop mos maar net eintlik 'n lisensie om die software te te kan use. gebruik. Want tegnies hulle So en die jy- kak is hulle kan dit revoke wanneer ook al hulle voel. Ja, want Ja, maar kan dis die enige ding, tyd so, weggevat en word. Nou gaan dit was die groot ding waar mense gaan soos ja, maar digital media, jy weet back in the day toe jy BT Games toe gegaan het en jy koop Modern Oh, game. Warfare 4 Dis jou die game. nou kan jy die game speel, maar selfs toe as jy gaan lees het, jy het net eintlik die lisensie gekoop om Ja. daai software te gebruik. Ja. Hulle Jy kan nog besit steeds nie dit die servers software afsit. nie. Ja. As hulle die servers afsit, dan sit hulle die servers af. Ons niks wat jy daaromtrent kan doen nie. Ja. En dit is eintlik 'n groter probleem as dit, want soos jy own niks meer nie. Ja, You will letterlik own niks. nothing and you will be happy. Dis mos die hele World Economic Forum se agenda daar. Ja, ek weet nie of ek saamstem met dit nie. Ja. Ek check wat ek check daar's al hoe meer in die motorindustrie ook. Subscriptions op Karre, goed en ja. karre. Heated seats maar en jy sulke moet- features en goed, maar jy moet betaal betaal per daarvoor, maand. ja. Anders het jou BMW nie heated seats nie. Ja, what the fuck? Soos hoe dis crazy klaar is daar, dit? dis daar hulle Maar ek moet net betaal vir die access op dit. Exactly. As jy 'n subscription nie deurgaan nie, dan sit ons daai seat Dis af en jy crazy. bols gaan koud kry. Maar dude, ek moet sê soos die hele wêreld beweeg na die subscription based. Alles model ou. toe. Dude, ek vat Alles. Ek dink al begin nou so 'n bietjie van 'n pushback Moet op dit. wees, ja. Waar al hoe meer mense, ek het nou
die laaste, ek weet nie of dit net my YouTube algoritme is nie, maar baie meer mense wat gaan soos, ek gaan nie meer Spotify betaal nie, ek koop nou weer CD's. Ek sien het dit ook vir my al hoe 'n meer. MP3 player gekry, ek Ja. rip self my musiek, ek sit dit op my Al hoe meer soos MP3 retro. player. Ek sien al hoe meer developers ook wat begin reviews om AI te gebruik ook. Wat weer teruggaan na die old school way toe met die wrywing, leer en Ja. deep dives en goed as dit kom by programming. Mense programmers soekie vibe coding en goed. Ja. Dit vat al die joy uit jou fucking werk uit. Ja, al die kreatiwiteit is weg. Ja, soos vir my, Jou sense of achievement is gone. vir my iemand wat nie kan code nie, is dit soos obviously, dis Ja. is 'n blessing, ek moer dit help my. Ja, maar verstaan. as dit is wat jy geleer het vir jare en jy het soos gaan swat vir dit, jy het regtig serieus Ja. geleer vir dit. En nou Dit vat die joy uit jou werk Ja, uit. Wel, Dit is 'n issue. ek dink dit is die soos vir my is die groot ding die AI art, weet. Here, ek kan Ja, dit nie dit fucking is- verdra nie. Dit Ja, is nie aard nie. En die ding Dis is juist die ding. presies wat mense nou sê, soos as iemand homself as 'n fucking AI artist position, dan wil ek. Daar bestaan Daar- nie daar so is iets nie. nie Daar is nie so Maar dan iets sê nie. hulle gebruik dieselfde argument waar dit soos ja, maar ek het nie die skills om dit te teken nie. Ja. So dis hoekom dit ek kan AI gebruik en soos maar die ding is presies soos by programming soos jy kan daai skills develop. Dis Correct. net, jy moet net die effort insit. Dis reg. En dis soos jy Dis kan die reg. AI gebruik as 'n tool om jou te help om Ja, om te leer en goed. Ja, 100%. maar jy gaan nooit wat jy doen, kan jy nooit development doen nie, want dit is nie development nie. Ja, Jy is dis nie 'n die- programmer as jy 'n prompt skryf en jy bou 'n app met prompts en jy weet nie Ja. wat daar aangaan nie. Jy is nie 'n programmer En nie. as iets breek, hoe gaan jy dit regmaak? Gaan jy daai hele ding net weer so vir AI voer en sê iets het gebreek, maak dit reg? Dit is wat hulle doen. Dis wat wat hulle white coders doen. Maar ek sien ons baie programmers nou wat ek bedoel soos regte programmers, Ja, ja, ja. OG programmers wat net begin weier om AI te gebruik. Ja, ek dink daar's definitief pushback in terme van die subscriptions en Ja. digital En en is al hoe goed. meer mense wat Is goed. soos hierdie horlosie. Okay, dis 'n shit. Ag dude, ek soek voorbeeld so om te- graag so Jy kan ou nou vir jy kan vir een koop Ja, dis- nou op dis tyd Dis 'n Casio. R500 Ja, ja, ja. Hy kos fokol en hy gaan Hy- vir Daai is volgende daai is 10 die jaar Nokia 3310 dude van van watches. hierdie 100%. hierdie klein shitty oorlosie is die oorlosie wat nog die meeste verkoop het ooit in die hele wêreld. Hy verkoop elke jaar 3 keer meer as wat As- Rolex verkoop. Ja. Elke liewe jaar. Ja, dude. En hy kos omtrent fokol en hy's meer akkuraat as enige van die super duur Tudor Rolex. Ja, die chronographs en die Dis 'n shit. digital quartz oorlosie. Die Ja. ding gaan Hy ran vir ewig aan. die hoeveelheid wat hy afgaan is minder as van die beste oorlosies wat honderde duisende dollars kos Ja. wil by. Ja, want dit, ek is nogal groot deesdae aan die watches en ek moet sê, ek weet nie, daar's iets vir my van dit wat vir my ek weet nie, ek love it. Ek like it, ek like die mechanical oorlosies en goed, die engineering en die klein Ja. parkies en goed en as jy soos kyk na video's van Tudor hoe hulle daai ou sit met 'n fucking Ag, dude, as hulle en sit watches daai- is- Ek is heeltemal te blind Dis nou. the Ek sal same nooit way. so ding kan bou nie. Ja, ek moet sê, ek dink As jy sal daai nog wel skroefie laat leer. val in daai Fuck, ou. pristine workshop waar die vloere spierwit is en alles, as jy daai skroefie laat val, is hy weg. Nee, son ek Gone. Gaan want hy is Gone. so klein. Ja, nee. So ek het baie appreciation vir dit en ek sien die aard in dit. Wat ek nie like daarvan nie is die consumerist kant, waar soos hoor jou. mense dit begin, dis 'n status ding, jy weet ek. Ja. Ja. En ek as 'n ou Big vir swinging my sê contest. ek is 'n watch collector, as hy nie 'n Casio F91W in sy collection het nie, is hy nie 'n watch collector. En dit was my pursuit, want ek het vir my verjaarsdag wat nou aan die einde van die jaar is, sê ek vir hulle, ek soek so 'n watch. Soos ek soek of die silwer, so ek soek jou swart ene, die silwer ene en ek soek die goue ene. So ek wil my eie collection begin, maar ek voel net dis die plek om te begin met 'n watch collection. Ja, Soos dis is die Dit is intro, die drie dis die wat jy plek eerste- waar jy moet en begin. onthou jy kry die so ek het die F91W in swart. Dan het ek het nou onlangs want dis die Nee, een het 'n ding silwer van een hulle gehad wat ook, oppak. Ja, ek het maar dis die A158. So hy het dieselfde internals. internals, maar hy het 'n plastic chrome Plastic. body Yes. en dan het hy 'n stainless steel silwer
pryslik. Ja, is 'n bietjie swaarder. Ja, hy's bietjie swaarder. Hy kos bietjie meer ook. Ja. Ek het actually 2 van hulle, want wat gebeur het is, my eerste een het hierdie een knoppie het ophou werk. En toe gee ek hom vir my swaar, toe vat hy hom in Hong Kong as so 'n watch dude toe, en toe sê hy soos luister man, koop net 'n nuwe een. Like, Is nie worth it om dit te fix. Alles maar soos hierdie is so cheap watch, like Die what the koop net fuck, een nuwe een. koop net 'n nuwe een. Ek gaan nie 10 een Gaan die meer selfe as kos? helfte van wat dit Ja, van wat 'n nuwe een te kos. maak en probeer uitfigure wat fout met die ding. Ja. Toe bring hom vir my terug te sê nee, sorry. En toe gaan ek op een aand as ek op die internet en ek sien strangely enough van Marshall Music af, sien ek 'n ad vir daai selfe horlosie vir R500. Gewoonlik kos hy soos 900 tot 1000 bucks. Ek is dus soos wel, die eens knoppie het gekak, so dis my fancy dress watch. As ons na 'n troue toe gaan. Of wat hier silwer een. Wat hier silwer een. Fancy dress watch. Ek bestel hom, ek sien toe en toe dog ek nee, ek gaan hom maar, daar's net een in stok. Ek wil nie eintlik nou die R500 spandeer nie. Ek het hierdie een en dan het ek die goue plastiek een ook met die swart bandjie. So ek het horlosies om te dra. Ek hoef nie nou. Maar as ek môreoggend my rekenaar aansit en die tab is oop en ons nog steeds net een in stok, dan sal ek hom wel bestel. En dit doen sure shit, hy is nog steeds daar. Ek bestel hom, hy word daai selfde dag van Marshall Music afgelewer. Toe ek hom nou het, sit hom aan, stel die bandjie reg, ek sê jy's dis daarom 'n fucking cool horlosie hierdie en ek kan nie glo hy kos net R500 nie. Vat toe die ander een ek soos, wel ek het nog my van toe ek 'n PC desktop technician was, my klein skroewedraaiertjies en goed. Ek het nou die nuwe en ek gaan nou die ander een maar oopmaak. Kyk wat is moontlik wat skryf daar binne? Skroef hom oop, haal die body uit, die seeltjie, haal die body uit. Check op, daar's so uit 'n plaatjie dis mos. so 'n dun plaatjie Ja. van silwer. Maar hy's moerden. Hy het moerden en ek dink wat gebeur het is ek het teen die horlosie gestamp iewers teen die knoppie en toe die buig hy die plaatjie soos 'n dent ingemaak. O, dis hoekom hy nie En meer nou raak nie. connect hy nie meer as ek die knoppie indruk. Okay. En ek is dus soos okay, maar dis net 'n kontak issue. Gaan vat 'n stukkie folie, sny soos 'n heavy dun reepie, werk om met tweezers daar tussen om die silwer strippie. Om hom te pad, om 'n bietjie dikker te maak, nee. Om so 'n paar keer dat hy dikker gepad is. Vat 'n druppeltjie superglue en volkom plak hom net vas. Laat dit droog word, sit hom in. Druk die knoppie, okay, dit lyk so werk, sit die seeltjie weer indraai. Net ek volkom 2 van hulle. Nice. Perfect. Al 2 werk. Is alright. Baie die een nou. Dis die ander ding wat die horlosie so cool maak is soos jy kan hom oopmaak en homself uitbou. Daar's modifications die level wat ouens na toe gaan, soos die een groot klagte wat mense het is sy liggie is pateties. Soos jy moet in pikdonker omtrent wees vir die liggie om enigiets te beteken. Maar dan gaan mod ouens om en sit soos 'n sterker LED in of hulle sit verander die LCD display ek het dit al gesien, kleur dat hy nie daai grys groenerige kleur agter is en sy soos 'n helder blou. Ja, hy's invert hom dat die nommers is die wit deel en ander deel. En daar's een wat jy kan koop wat soos 'n jy kan of net die body koop wat uit titanium uitgemachine is. Of jy kan een koop wat klaar aan mekaar gesit is. Ja. Jy kan een kry wat hulle het 'n mod gemaak vir hom wat jy op die PC-bord vassit. En dan word hy 'n smartphone wat met Bluetooth kan connect aan jou maar hy lyk so. Hy het nie soos moerse ander funksies nie, nou soos jy kan immediately jou stopwatch goed kan jy byvoorbeeld nou van die foon af stuur na jou smartphone toe en dit nou op die cloud sit iewers as jy 'n data sheet wil hê. Sulke goedjies en hy verander miskien die kalender so bietjie. Maar anders het 'n ander tipe alarm wat afgaan, maar dis 'n very basic ding. Pretty cool. Maar ek sien al hoe meer mense het dit nou want almal probeer wegkom van die digital connected world. Hulle wil nie meer korrek. Want die rede hoekom ek myne gekry het was ek het op my foon die hele tyd gekyk hoe laat dit is en dan elke keer as ek my foon uit my sak het dan kyk hoe laat dan sê ek soos o, hier's 'n Instagram en dan sê ek vir 'n halfuur op Instagram.
Ja. Want dit is Wel, ek presies wil wat net ek eintlik ook wil dit doen, vermy. dis 6 minute oor 11 en Ja. die story. Ja, dis presies wat ek want soos hier waar ek sit, kyk daar, daar's 'n notification. Ja, Soos jy sien. dadelik. En 'n wat second screen. en wat vir my cool is van wat my watch die coolste feature is as ek golf speel. Soos Ja. ek sê vir my verder. Soos Ja, dit ja. is dis die rede hoekom ek dit en as ek oefen is dit vir my cool om te Ja, sien ja. okay, hoe het ek geoefen. Nou Maar sien dis die ander anders ding is soos dit- jy kan 'n fitness tracker kry op daai wat nee, maar nie. soos of kry net 'n aparte Apart een wat een, net 'n net bean fitness. is. o ja En ja. hy ja, connect ja, aan ja. jou foon. Hy lyk daar's soos 'n geen armband. screen op 'n ding op hom. Maar dit op waar dit nou by die subscriptions is, O, ek sien ja. daai wat die golfers, soos al die sportmense gebruik mos daai nuwe die nuwe strip. Daar's so ene wat soos dis net Helios. ja, ek dink is die ene. Maar daar's 'n paar Daar's 'n paar nou, maar daar's ja. een brand wat fucking almal Of Garmin gebruik. of something. En dit is amper iets soos 500 tot 1000 rand 'n maand. Per maand. Wat hierdie Dat jy nou 'n subscription. subscription moet betaal daar. Ja, net om jou data dit- te kry. Dis So fucking ridiculous. jy betaal kom ons sê 4-5 grand vir die ding, maar dan betaal jy elke maand 'n subscription om jou data te kry. So Ja, so ek maar gaan dink nooit dis op 'n betaal nie. al hoe meer mense begin nou wegbeweeg van daai af want hulle wil nie meer is soos ek het nou die dag gedink soos hoe lank het ek nou al YouTube okay, en YouTube Premium betaal ek met 'n smile en dan sien ek nie ads en Ja. jy support die mense wie se video's ek kyk en directly en bla bla bla. Maar hoe lank betaal ek nou al vir YouTube musiek te kan stream? En toe dink ek maar Dis soos al die jare. hoeveel CD's kon ek al gekoop het met Ja. daai geld. En dan sit myne Baie. soos Spotify kan nie net verdwyn oornag En en die dan kan musiek ek is niks weg nie. musiek meer luister nie. Ja. Ja. Dan het ek die physical ding en ek kan hom enige tyd luister net wanneer ek wil. Ja. En ek dink al hoe meer mense begin nou gaan soos hy, maar wat as hierdie Ja, ek dink mense ons het op Company 'n foe, tipping point gekom in society nou waar daar's te veel Ja. subscriptions. En nou begin nou is al backlash, nou is al resistance en onthou daar was 'n stadium gewees waar jy gegaan het soos ek betaal vir my internet, want dan hoef ek nie te betaal vir DStv nie. Dan is my internet plus my Netflix subscription is goedkoper as wat dit sou DStv. gewees het om net DStv te hê. Ja, ek dink is nog steeds so nou. Dit is behalwe as DStv is jy fucking Netflix, Disney Plus, Ja, ja, is Amazon allemaal Prime, HBO Apple Max, TV. Hulu, Ja. Apple TV, al Ja. daai moet bymekaar hê, dan is net jou subscription soos R2000 'n maand. Ag, die Exactly. workaround is net kry net Waka TV. Ja. Ja, baie. Want dan het jy Maar alles dis die in ander een ding is subscription. soos piracy is besig Ja, om 'n massive comeback. Massive, ou. Massive. Massive. Ja, ja, Soos nee, piracy, BitTorrent MP3 loop weer mooi. hè. Napster days is besig om terug te Ja. kom. Ja, wow. En nou het almal storage space, so almal jy download nou nie meer MP3's nie, jy download die FLAC files. Uncompressed, Ja, man. nou storage Internet is so space. vinnig ook nou, soos Ja. Ja, ons hoe lank nie meer vat dit storage daar is dan? baie ons nie meer cheaper. 'n dag te wag vir Ek 'n het nou movie om die te dag download. gedink, toe wil ek Akira weer kyk. So ou anime movie wat in die 80's uitgekom het. Ah, Toe sê ek so fuck, hoe gaan ek Akira nou like gaan kyk waar kan ek dit stream? So dis nie op Netflix nie. O, okay, hier's hierdie streaming service wat klomp anime stuff het. O, dit werk nie in Suid-Afrika nie. Ek kan nie nou bother met 'n VPN nie. By einde stream jou search Akira. Kry ek daar ding waar ons soos 2000 mense is. Sien dis maar dit is. Ja. so wat. Druk play op die HD version en hy begin instantaneous Net te net play. speel. Ja. Ja. Soos okay, hier is dis die move. Ja, ja. I mean daar is iets cool daaraan om flicks toe te gaan ook. Soos ek en my buddy nou die Jackass movie gaan kyk het. Hoe was dit? Dis great geweest. Is Hoe is dit? Great. Maar daar was nie baie nuwe footage nie, nee. Is baie Daar was 'n nuwe paar gitters. liewe goed geweest, maar hulle het baie soos flashbackie Ja, stuff okay. ook omdat hulle goed wys van die En Bam Margera was weer deel van dit. Nee, hulle Nee. gebruik soos ou footage van hom, maar ons Ja, hy is 'n deel van die nuwe stuff. Nuwe goed van hom, ja. Want wie is die nuwe dudes? Maar Johnny nog, ag soos die nuwe dudes nie, maar die Steve O is nog steeds daar, Steve Chris is- Pontius. Almal is daar behalwe Behalwe Ryan Dunn is obviously Ja. ja. dood en dan Bam was nie daar nie, maar almal anders was daar. Weeman, gewees. Weeman Preston, is daar gewees, almal. Preston. Okay, dis siek. Almal van hulle. Kom maar as ek 'n memories net terug. Ja, ek dink nee. dit is Ja. hoekom Ah, ja, dit is 'n fucking dik draad. Toe stuur ek dit dadelik vir my buddy.
Sê ek vir hom, want ek kan onthou toe ek en hy die eerste Jackass movie gaan kyk het by die flieks in Colonnade. Hulle was almal vir my good ou. Ja, Ek het almal gelaf. Dit so lanklaas het ek en hy saam gaan fliek. Jy weet, Ja. dit was soos 'n ding wat ons baie gedoen het toe ons op hoërskool was, maar Yes. heavy, nou soms in ons 40's. Ja, ek weet eers meer wat wys nie sin nou. Ja, so toe stuur en toe sit vir my hy het net by Menlyn se flieks gewys. Hy was nie by enige soos by The Crow of New Metro, Woodlands so of New Metro movie. Ja, New Metro movie. Gaan toe kyk dit heavy soos nostalgies obviously. Ja. Kon ons was ook soos kan nie glo ons het gaan fliek op 'n Vrydag aand dan jy R50, jy eet 'n McDonald's 2 cheeseburger meal, jy kyk 'n movie en dan gaan jy eet popcorn en 'n slashpappie en dan gaan jy eers huis toe en dan jy nog soos R5 R12 toe. Stamp nog 'n stel Wills en Nou toe kan op jy- pad huis toe. Ja, dis moeilik om te gaan fliek nou. Ons Maar op dit was- R700. Ook cool Dis geweest fucking dat die ridiculous, fliek Dis begin met ridiculous. soos Johnny Knoxville wat aankom waar hy nou sy kar park saam met sy en hy en wat sê ander een van die Wild Boys nie Steve-O nie, die ander dude Chris Pontius. Pontius, hy en Pontius klim uit die kar uit en dan neem hulle nou klaar af en dan is hulle so hoe voel jy Johnny, jy weet, dis en soos die eerste produksiedag van die laaste Jackass movie. En dan raak hy soos Bevoer. emotional. Ja, ek kan dink, dit is sy hele lewe. Dit was sy lewe. En dan sê hy soos ja, dis bitter sweet want aan die een kant soos ek hoef nie myself fisies meer op te volk vir die entertainment van my vriende nie, maar aan die ander kant is dit ook so sad want ek hoef nie myself meer op te volk vir die entertainment van my vriende nie. En dis waarop dit neerkom die hele tyd is soos ja, dit het hierdie massive ding geword waar ons almal het dit gesien en maar eintlik wat dit was is dit was net 'n spul braas wat mekaar probeer laat lag uit. Ja, dis letterlik eintlik al waar dit gaan nou. My favorite Dit het daai ethos in die hele laaste movie was dit soos jy kon check is soos hulle wil mekaar laat lag ook, maar hulle wil vir die laaste keer ook dat jy soos Jackass experience. Want ja, Jackass sal miskien aangaan, maar dit gaan nie meer Johnny Knoxville en Ja, die OG. Ja, het is nie meer Jackass. dieselfde. En ook, ek voel as hulle dit gaan reboot met soos ander mense. Nee, dit sal nie werk Fuck nie. dit, ek sal dit Ja, nie nee, kyk nee, nie. dit Ek is sal nie. dit ook kyk. Vir my my favorite ding van Jackass was daai fucking extra limraai toy car. Ja, Yes. daai. Dit was Ryan Dan wat dit gedoen het. Ja, Here, daai was shit. dit Ons was- het hom sê soos ek weet You nie tell nobody Tell about this. nobody Just about go. Just go. Okay, toe extra so. It's a car. It's a toy car. En onthou dit was Toe nou nie, hulle was by 'n party gestrand. Toe word hy wakker en dit is sy ass. En dit was die een wat Fucking Steve-O brilliant, nie wou doen nie, né? Ja, Steve-O Steve-O die was mal gesê. ding wat hy is, het gesê hy gaan nie dit doen nie en toe draai en dan gesê okay. Dit was Ja, was dit- daai brilliant. was goed, Dit was hè. vir my die beste. The Jackass is alles great, maar daai ding was yes, ou, dit was Ek probeer net dink top-notch, wat man. staan vir my uit. Ja, Steve in die kakhuis ou. Ja. was ook 'n slim Hulle het hom shot, 2 keer gedoen daai ding. Daai was vir my Hy net was in so 'n 2 erge movies. een. En daar was soos daar's Ah, footage shit, wat nee. niemand al ooit gesien het ook in soos dit begin met Johnny Knoxville se eerste ding wat hy gedoen het vir Big Brother magazine nog. Soos voordat dit nog Jackass was. Want dis hoe dit alles begin het, is hy was journalist wat vir hierdie Indie Wild magazine gewerk het. En een van die eerste goed wat hy vir hulle gedoen het is hy het 'n bulletproof vest aangetrek en hy 'n revolver gevat en homself geskiet in die bors. Dude. What the f... Maar dan sit ook soos hulle wys dit waar hy soos daar's net een bullet in die rollie. Ja, dis is Russian En dan roulette. trek hy dit agtertoe dan trek hy jy sien soos op sy gesig dan trek hy net dan klik hy net. Van lag hy so. Dude, Ja, daai dit is- Dis hy en een ander ou met 'n kamera wat soos besig is om dit af te doen. staan hy met 'n Dan fucking staan hy met 'n rollie. revolver met 'n bulletproof vest aan en dan eventually dan skiet hy homself en dan het hulle nou geraas gemaak. Dan hardloop hy soos na die kar toe en dan spring hy in die kar en dan jaag hulle weg. Ja. En dan is die kamera nog steeds besig om te rol en dan soos "Is jy okay, ja, ek's fine en dan begin hulle net hysteries te lag.
Yes. Ja, maar dit is nie funny nie. Dit sweet is glad nie snaaks nie. Ja, dit is ridiculous. Daar was een ding ook wat in Jackass wat ek onthou wat ek gedink het is glad nie funny nie en wat ek gedink het is fucking super dangerous. Hulle het die eendag het hulle 'n joke gemaak met ek dink dit was met Wee Man en Preston. Ek dink so. Maar hulle twee van hulle in 'n limousine gesit. En vir hulle sê, ja, hulle gaan iewers heen. En hulle het net onderbroeke aan. Ja, toe gooi hulle fucking baie heuningbye emmers vol by die dak in. 4 van hulle gewees. Dit was hulle het dit ook weer gewys in die movie. Dit is dangerous. Preston gewees, dit was Wee Man gewees. Was nie Chris Dit Pontius was Ryan Dunn en ek dink Chris Pontius. Maar toe Chris Pontius en Steve-O het toe al geleer van wat hulle gedoen het met Wild Boys. As jy net kalm bly, dan los die baie jou uit. Maar as jy soos hierdie baie beweeg en uitfreak en goed, dan dude, as so baie jy steek is dit net so goed 'n fucking boomslang pikkie of 'n mambafering. Jy gaan dit gaan. Hulle maak die deur toe en gooi die emmer vol baie by die sunroof in. Ja. En maak die sunroof toe. Toe gooi hulle albasters buite die deur op. Hoe met nog meer wat ja, want hulle gaan nou uitkommuniseer hê, ja, so Chris Pontius en Steve-O, hulle lê net stil, lag, maar soos hulle word nie gesteek deur die bye nie. En want Ryan Dunn is besig om die venster te uitskop van die en hy word obviously gesteek en goed en eventually toe hulle hulle kry die vensters gebreek en toe eventually toe die deur oop kry toe uitloop toe fucking gly nog op die basters. Dit crazy goed. Dit is nuts ou. Dit is die fucking vir my was die scarieste een die wat? Die slang wat sy dik gepik het. O, ja. Dit was ook baie geweest, maar dis daarom nie 'n giftige slang. Ja, daarom. En dan is Chris Pontius, hy het ons altyd goed met sy dik. Ja, altyd. Hy was 'n dik man. Maar hy het nou weer in die laaste movie het hulle. Jy gesien hoe Jack is hy my oefen nou. Hy oefen en hy sê weer healthy en goed. Jy moet sien hoe lyk hy hier, hy's 'n beast. Steve ook man, Steve lyk heavy goed. Baie. Hy is sober nee, hy skwat nie op drugs. Ek voel hulle almal het soos goeie lieflit gedoen in hulle. Ja, ek dink hulle lyk goed. Steve, soos want hy was een van die ergstes van almal. Hy was die ergste. Ja, het julle daai dokumentary gecheck van hom wat hulle hom gaan haal uit aan sy apartment? Ek het actually nog nie gekyk nie. Hulle het hom gaan Johnny Knoxville het hom gaan haal en hom in 'n rehab gesit. So 'n intervention gedoen. Hy sê hy het soos 2 dae nadat hy in die rehab was, het hy soos want hy was oorspronklik was hy heavy kwaad geweest vir almal. Ja, wel kan dink ja. En toe hy sê 2 dae nadat hy daar binne was, dis hy sê so okay. En ek het 'n probleem. Ja, ek het iewers 'n ding van hom gesien. Ek kan nie onthou waar hy vir iemand gesê het hy was op 'n talkshow soos die een van hierdie Amerikaanse talkshows of iets. Wat hy gesê het as hulle hom nie daar kom haal het nie sy dood gegaan het. Hy sou dit nie survive het nie. Hy het nitrous oxide gehaf, ja, daai klein kanister goedjies. Sy hele fucking apartment is vol van daai. Die plek is destroyed binne. Dis is 'n moerse. En daai was soos een van die least harmful drugs wat hy gedoen het. Hy het fucking hy was super erg geweest. Maar daar het hulle hom gaan haal toe hy op daai goed was. Die hele plek is vol van dit. Die plek is destroy, die meubels, alles, hy het alles opgefok binne. Sy lewe verander. Ja, hy is nou getroud en hy het ook sy eie podcast. 'n heavy mooi vrou ook. Ja, hy het sy eie podcast Ja, sy podcast is actually nogal cool. Ja, hy's 'n sharp dude. Hy's kopie is reg nou. Maar hy was gefok op die storie. Die een van my was toe hulle daai Dave England. Toe hulle hom vasgemaak het aan die stoel. Hy is mos die ou wat altyd met die bikes ramp en goed. Nee. Hy is die een wat hulle altyd hy's 'n skateboarder wat hulle die tand uitgetrek het met die Lamborghini. Ja. Hom ons aan 'n stoel vasgemaak en nie vir hom gesê vir wat dit is nie. En toe begin hulle soos heuning op hom gooi en toe sê hy soos volk, hierdie gaan nou weer baie ding wees. Wat is dit 'n beer? En toe bring hulle salmon en hulle sit salmon soos hier tussen sy bene en toe gaan hulle soos
klein deurtjie daar aan die muur oop en Dis kom Kom maar maar grizzly uit. beer uit. Here. Dis nie raar nie. Daai is wat. Ja, nee. Soos daai arme ou, kan jy imagine? En dit is soos niemand anders is in die vertrek saam met ons. Nee, man, Dis ja, ja. net hy en ja, die beer is nou veronderstel om soos trein te wees en alles. Ja, Maar kan jy, maar hoe Ja, lank maar vat dit- dit wie ook al moet inkom Net so, om in te nee, as kom iets gebeur, vir daai hy beer, gaan as hy maak. besluit een klap en dan is dit soos karate severed en dan Ja, nee. dan so Ja, daai was is so waar. daai was soos Hectic. heavy geweest, maar hulle het hom baie getorture. En daai een van die ek onthou daai een wat Johnny Knoxville in daai pool was met die balle met die anaconda in. O, ja. Hy moet 'n anaconda vang aan by daai ding om so hier die chicos kom die bloed so uit sy arms uit soos wat daai slang om by te goed. Oh my god, ek sal nooit so iets doen ja. die Wat is die manier die nie? trolley goed was ook vir my altyd soos nogal dat is scary bro. Soos Ja, net oor in die die feit begin van die movie. Ja, want dit is Nee, maar ook- die trolley ding was die begin van die eerste movie gewees omdat die trolley so prominente prop was in Jackass die show. Ja. dis want dit was van mekaar die stoot eerste met die Dan staan- maak hulle daai groot trolley Ja, wat waar almal almal op in inklim. is en die kanonne skiet die hele tyd goed op hulle af. Ja. Ek dink vir my is dit dis een van daai goed wat soos jy kan maklik eintlik doodgaan met dit sonder dat jy ek dink is net 'n innocent as Jy 'n weet wat trolley. gebeur het met daai. Aan die einde met daai groot trolley wat nou Ja, daar ja, teen die ja. bult afgaan. Of was twee van hulle wat soos op die kant van die ding gesit gehardloop het. En dan op 'n stadium dan skiet die kanon en dan val hulle soos half af want hulle word getref deur hierdie fucking Ja, ja. ding Shrapnel hier. en stuff. En dan aan die einde dan tref hy mos 'n ding en dan was soos 'n fruit stand. Ja. Wat ja, hulle ja. veronderstel is om in die fruit stand in te gaan. Maar toe het hulle dit heeltemal verkeerd soos Geskat. Time en alles. ja, toe gaan hulle almal bo oor die fruit stand basically. Yes. Johnny Knoxville wat met daai bil ook wat hulle hom probeer flou set met die skildery en goed dan sy so gepaint so en daai ding het hom dadelik gesien. Hy bil is so bra. Dit Jy gaan my nie so flou sê. Hy is amper dood gewees. Ja, want hy het Aan mos daai so laaste een. geflip Ja, hy en het sy heeltemal voet so daarbo. omgegaan Ek onthou nog die merk van sy Val hy voet so op daarbo. sy kop. Bah. Ja, nee, daai En is toe nuts. toe hy dan was daar uitgekom het want hulle wys daai footage actually ook in die O nee, nie weer. En toe die mediese professor want hy het mos so sê weer hartsanskudding en stuff gehad. Toe sê die Stand coordinator wat oor die dokter. wat hom behandel het, toe sê hy vir hom jy kan nie weer hartsanskudding. As jy weer hartsanskudding kry, is jy dood. Ja. So vir jou is dit verby. Maar dit is waar head injury assessments en goed in rugby ook mos ingekom het. Dit is ook mense wat multiple kere soos Patrick Lambie Ja, op jou kop val en dan Ja, eendag gaan val Eendag jy en gebeur bars weer, hom dan net gaan jy een dood. aardjie En dan is jy dood. ja. Maar dis soos het jy al daai movie op dit soos daai Concussion nog gekyk? Die movie Concussion. Ja. Dit is goed. Dit is Will Smith. Ja. Ja, so dan is hy basies ek dink hy kom van soos Nigeria af of iets. Dan is hy 'n dokter in die US. Presies onthou. Ja. Maar so iets en dan doen hy 'n studie wat hulle begin agterkom het is voetbalpleiers wat begin het heeltemal verloor het soos in hulle ry in CTE. aankomende verkeer in en goed. En toe begin hulle agterkom concussions hoe hulle Multiple brein concussions. Ja, Ja. Ja, dit veroorsaak erratic behavior. ja, so essentially soos PTSD vibes. So kom baie Tja. ex-voetbalpleiers en goed raak soos abusive teenoor hulle spouses want dis deel van die Ja. daai Domestic violence Chris en goed. Benoit ou van die WWE wat ook mos 'n wrestler O, ja. was. Wat op die einde het hy sy vrou en sy kinders doodgemaak en toe homself. Ja, Shit. Dit was ook maar want toe Brain daai injury. ja, en toe daai hy val dokter die hele van tyd op, hy spring van die top rope af en headbutt ander ouens. so it's bound to happen. It's eintlik amazing laat hy nie lankal sy vrou en kinders dit gemaak het. Dit is- Wel. Ja. Ja, en dan gaan daai movie oor hierdie dokter wat dan hy gaan dan doen nou hy daai uit. moet dan bewys voetbal is besig om hierdie ouens dood te maak. Want obviously die voetbal was soos come on, dit is soos hulle dra helmet. Dis fyn. Ja. Maar dit is blykbaar so shit. sokkerspelers kry dit ook. Van O, die is bal dit? het. O ja, van die daai headers, ja. konstante Ja. impak is nie goed vir Ja, jou. wel, kan En presies. En diving ook. metal ouens ook. Van headbang. Ja, want in daai concussion movie wat cool is, so dan maak hy 'n voorbeeld van soos
jy weet hoe dit sal lyk. So dan sit hy basies 'n bal, soos kom ons sê 'n baseballbal in 'n glas jar met bietjie water in. Skit in. Dis hy, Elke dis keer wanneer aan die kant raak. aan die kante raak. Dis is dan 'n concussion. Dis wat soos jou brein ook doen is hy is in water slash so, rond. maar hy slash rond Ja, dis nie baie, dis soveel. Ja, wat hy dan staan. Ja, dis nogal 'n cool movie ook. Ja. Op movies weer. Dis weer terug by die movies. Ah, Lekker. goed. Okay, ek skiem ons kan dit seker maar cool. Ek dink as dit solid. hier en 'n half dink ek Ja, gedoen. so ek sê uur en 45, net onder 45. Nice. Sweet. Nice. Okay. Thanks my brother. Oh, die man. 4de episode. Ja, comment 'n movie wat jy like. Hey? Ja, comedy movie wat jy Comment like. Los en sê wat 'n movie jy like.